Baie dankie. Laat ons net 'n oomblik bly staan as julle sal, terwyl ons na God gaan in gebed. Soos ons nou ons hoofde buig voor hom, wonder ek of daar enige spesiale versoek is wat ons graag bekend wil maak aan God deur 'n opgeligte hand. En steek jou hand op, sê in jou hart, God, onthou my vir 'n sekere ding. Ons hemelse Vader, dis 'n groot voorreg vanaand om te kom en Vader te sê vir die Skepper van hemel en aarde, in die wete dat hy so besorg is oor ons, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons is so dankbaar vanaand dat ons geglo het en die ewige lewe ontvang het deur ons geloof in hom. Nou, ons het baie versoeke onder ons vanaand, Vader. U het elke hand gesien en ken elke rede agter daardie hand wat opgesteek is. Antwoord, Vader. Ek lê my gebed saam met hulle sin op die altaar, my geloof saam met hulle sin, en vra dat die genadige God die versoek sal toestaan, soos ons pleit oor die bloederige offer, die Here Jesus Christus. Nou, seën die boodskap vanaand en seën die mense wat hier is om dit te ontvang. Seën diegene wat dit gee. Mag die Heilige Gees die voorrang hê in elke hart. Mag ons vanaand hier weggaan gelukkig en verheug en sê, was ons harte nie brandende in ons, soos ons weer in sy teenwoordigheid ontmoet het nie. Want ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Mag maar sit, baie bly inderdaad weer vanaand om hier te wees, en na gisteraand, en 'n wonderlike tyd saam met die Here, het gisteraand so 'n wonderlike gemeenskap gehad rondom die woord van God. Ek het vanoggend ontbyt geëet met iemand en ons het daaroor gepraat, en onmiddellik het ek 'n ander persoon ontmoet en iemand wat in die dienste was en hulle gesê het, Broer Branham, ek was in jou vorige dienste toe jy die eerste keer begin het, omtrent 15 jaar gelede hier oorkant aan die Weskus. Dit was hier onder by Santa Rosa, glo ek is die plek, Santa Rosa. En daar was daar 'n man wat in die gebedsry probeer kom het, en 'n prediker was by my wat nie met wil gehad, het sy plek ingeneem. Hy was en hy so gebedskaartjies uitgee in die ry reguit hou. En o goeieste, mense so 1000 myl in 'n taxi ry om by die diens te kom. En hy het 'n bly wou, meneer Brown het hom 2 of 3 keer uit die gebedsry gesit. Hy het nie gebedskaartjie gehad nie en ek het hom gesê, wel ek wou net met hom praat. En so ek het gesê, wat is dit meneer? Hy het gesê, ek wou net weet hoe jy jou van spel. Ek het gesê BRANHAM. Hy het gesê dis reg moeder, en oorgestap en gaan sit. En ek het gedink, wel nou, dis vreemd. Waarom sou hy so iets vra? Ek het gesê, mag ek vra? Hy het gesê, wel meneer, omtrent 25 jaar gelede toe Pinkster eintlik die eerste keer aan die Weskus toe gekom het, hy het gesê, het ek in my vrou 'n gawe van die Gees ontvang. En een van hulle sou in tale praat en die ander sou 'n uitleg gee. En dit het profesie gegee, en hulle het dit neergeskryf. En gesê, vanaand toe ek by die huis gekom het, het ek 'n artikel in die koerant gelees van jou wat hierbo by Santa Rosa is. Hy het gesê, en ek het vir my vrou gesê, skat, klink dit nie op 'n manier bekend vir jou nie? En daardie mense sit dalk net nou teenwoordig vir al wat ek weet, gesê, klink dit nie? Sê, o wel, gesê, koerant het oor hierdie prediker berig, en gesê, maar dit klink bekend. En na ete het hulle opgegaan in die solder en 'n paar ou kamertjie daarbo, en hierdie tas uitgehaal of die ou ding waarin hulle profesie gehou het. 'n ou geel stuk papier, en een van hulle het in tale gepraat en die ander een het geprofeteer, en dit het gesê, so spreek die Here, dit sal gebeur net voor die eindtyd, dat my diensknegt William Branham na die Weskus sal kom en vir die sieke sal bid, en so, en gesê dit het gespel WELLAM, BRANHAM, en daar was dit 'n ou geel papier van 25 jaar tevore, en ek sou omtrent 7 of 8 jaar oud gewees het, dit sou omtrent 1915 gewees het, iewers daar rond sien wat dit gebeur het. En die Weskus hou baie groot herinneringe vir my in, en ek gaan die hele tyd na hierdie Weskus. Hoekom? Beskawing het saam met die son gereis.
Die oudste beskawing wat ons het is in die ooste, en dis waar die Heilige Gees die eerste keer geval het, was in die ooste. Die beskawing het weswaarts beweeg en het na die Weskus toegekom. Net 'n myl of 2 hier oorkant toe of so, veronderstel ek, ons is op die see, gaan ons weer reguit terug ooswaarts. Hier is waar alles net opgehoop het, hier op hierdie Weskus, hier oorkant. Hier is waar beide goed en sleg, die slegste en die beste by mekaar kom, net hier by die Weskus. Voor ek hierdie keer die Weskus verlaat, hierdie is waarskynlik my laaste sendingreis hier op en af, en ek wil preek oor wanneer die ooste en die weste ontmoet, en ek het die konteks soort van 'n lang tyd in my hart gehad. Ek het vir hierdie persoon gesê wat gesê het, Branham, toe jy gekom het, was dit net 'n klein gawe, elke nou en dan in 'n ry, so jy iemand kry en hulle hand vat en 'n paar minute daar staan, en hulle in die oë kyk en sê, jy het 'n sekere siekte, en dit was altyd reg. Maar jy het geprofeteer en jy het gesê, daar sal 'n tyd kom waar die engel van die Here vir jou gesê het, wat jou opdrag gegee het om te gaan, dat jy die einste verborgenheid van hulle hart sou ken. En die mense die dinge sou vertel wat hulle gedoen het en sou doen en so voort. Jy het geprofeteer dat dit sou gebeur. En sê, jou bediening vandag is 100% hoër as wat dit toe was, want alles wat jy geprofeteer het, sou gebeur, dit het gebeur, en jou bediening is groter. Gesê, jy het gisteraan gestaan by 'n vrou onder in die ry gesê, het net haar geskiedenis afgelees wat aangegaan het en gesê, die mense het skynbaar gesê, dis baie goed. En gesê, net wanneer jy die mense in die hand sou neem in die eerste plek en net een ding sê, mense sou na die altaar toe haal so vinnig as wat hulle kon gesê. Jy het gisteraan 'n altaar oproep gemaak en gesê, was daar mense wat daar gesit het? Ek het gesê, afvallige sonders en al die res sien en gesê, nie een sal reageer nie. En het gesê, sien, God se gawes word vervolmaak, maar die herlewing is al verby vir 'n lang tyd, sien. Die herlewing is verby. 1956 het ek in Chicago geprofeteer dat Billy Graham daardie jaar sou terugkeer in sy dienste, kanselier Tommy Osborne sou terugkeer, en Amerika sou sy laaste oproep sien, en van daar af sou die herlewing sterk. Nou tel net terug en kyk, ons het dit op rekord sien, en die herlewing is verby. Sien, die lig moet, die water moet val op saad wat lewe het, of dit sal nie lewendig word nie. Daar's geen lewe daar om dit lewendig te maak nie. Almal wat die Vader my gegee het sal kom, en niemand kan kom tensy my Vader hom geroep het nie. Sien, dis reg, so vandag, die herlewing het geëindig. Net die bediening van Oral Roberts, ek onthou die eerste keer wat ek Oral Roberts ontmoet het, 'n klein verslete tentjie wat aan die ander kant gestaan het. Ek was in Kansas stad, Missouri, Kansas, en hy was in Kansas stad, Missouri. Ons het agter die verhoog ontmoet, handgeskit met my, en hy het gesê, Branham, dink jy God sal my gebede vir die siekes antwoord? Ek het gesê, hy antwoord enige iemand se gebede vir die siekes. En ons het ons foto's by mekaar, dis in die ou kopie van die stem van genesing, as baie van julle het dit miskien. En daar het Oral begin. Kyk hoe sy bediening gegroei het, en nou in die miljoene en miljoene en miljoene dollars bou nou 'n eislike groot skool van teologie. Ek dink aan Billy Graham reg hier onder in Los Angeles, toe al die jeug vir Christus vir hom begin bid het. Hoe dat die koerant krities oor hom berig het, gekritiseer het om te sê die Leo het hom in die maag geskop, en gesê, kyk of dit een is wat vet genoeg is om sy kop op neer te lê. So dink aan die prediker wat so iets sê. Vandag sou hulle bang wees om dit te sê, maar Billy Graham sê bediening het op so wyse gegroei, sien. Oral Roberts se bediening het gegroei, die gawetjie wat God my gegee het en geprofeteer het, kyk hoe dit gegroei het. Sien, maar tog is die herlewing sterwend. Billy Graham het gesê in Louisville, toe hy was met Tuisdorp, en hy het daar gesit. Ek was by sy predikers ontbyt. Hy het gesê, ek gaan in 'n stad in en ek sal 6 weke daar dien so. 30,000, wat is dit wat hy hulle noem? Belydenisse of besluite. 30,000 besluite gesê. Ek kom na 6 maande terug en ek kan nie 30 kry nie. Hy het gesê, Paulus het in 'n stad ingegaan en een besluit vir Christus gekry. Hy het 'n paar jaar later teruggekom en 30 of 40 van daardie een gevind gesê, nou daar's iets verkeerd, sekerlik, sien. En wanneer die herlewing aan die gang is en die Gees van God beweeg God saam met die mense, dan wanneer hy daar die oes uitkry, onkruid uitgesny, dis dit. Dis vir daardie geslag. En nou hy het gesê, soos dit was in die dae van Noag, waar 8 siele gered is, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens, sien.
Elke geslag sal net soveel voortbring. En dis hoe julle dit vandag sien oral, dis net 'n afsterwe, 'n verval. Sonde laat alles in mekaar val. Ons het na dienste toe gekom, ek was by 'n diens net onder in Los Angeles verlede week by die uitstalling daar, waar die plek volgepak was met groot skares mense. Hulle het skynbaar almal die Here lief gehad, maar dit het gelyk asof dit net amper verby is. Maak 'n altaar oproep en eerlikwaar, jy kan niemand by die altaar kry nie, niemand nie. En wanneer jy dit doen, is hulle nie regte Christene nie, hulle is wat hulle is, ek bedoel net belydenis. Hulle is mense wat eenmaal die Here geken het en teruggeval het en teruggekom het. So is dit nie. Ons kan hulle nie bekeerlinge noem nie, hulle is bekeer toe hulle Christus aanvaar het. Hulle het net teruggeval, het hulle gemeenskap nie sien, maar bekeerlinge, daar's nie 'n dosyne in 'n jaar reken ek rondom veral in ons klein byeenkomste nie. So julle sien, dis net omtrent om gerwe op te tel oor die lande. Maar tog die soewereiniteit van God om seker te wees dat elkeen bereik word, elke korrel bewaar word, selfs die stukke wat oorgebly het van die 12 mandjies op te tel sien. God laat niks sy fyn kam heen en weer deur die velde om dit weer te kry. Is ons nie dankbaar dat ons so 'n Vader het nie? Vanaand gisteraan ek gesê ons sal julle 9:30 laat uitkom, 10 uur voor ek uitgekom het. So ek is altyd laat. Julle weet my ma het vir my gesê ek was 'n volle 9 maande baba. Ek was eintlik 'n bietjie laat om hier te kom en ek was altyd laat. Hierdie tyd gelede het ek gepreek by 'n Verenigde Broederskerk en ek was net omtrent 'n uur laat. So die prediker toe hy by 'n afwagtende gemeente gekom het wat teen die mure gestaan het, het hy gesê, ek stel julle nou voor aan wyle, meneer Branham. Toe ek getrou het, moes my vrou vir my wag vir omtrent 'n uur en 'n half. Ek het haar daar gehou vir 'n lang tyd. As ek net nou kan laat wees vir my begrafnis, dis die volgende ding. As ek net lank genoeg hier kan bly om laat te wees daarvoor, dis wat ek wil wees, baie laat vir daardie een. Maar sommige julle weet kan weet hoe om dit te sê en opgeleide geleerdes om te weet hoe om dit daarby te stel en ek moet net my hand uitsteek en dit kry en ek hou so daarvan om my hand uit te steek daarna dat ek net nie weet wanneer om op te hou om my hand uit te steek nie, sien. So dis die enigste manier wat ek dit kan doen. So verdra julle my net 'n bietjie. Ek het 'n wekker hier wat hulle vir my gegee het oor kan in Switserland. Maar ek is net skaam om die alarm te laat afgaan terwyl ek preek, julle sien. So hulle het dit vir my gegee, ek reken dit was 'n wenk. Maar ek het 'n soort van 'n kort preek gehou nou die dag by Tabernakel by die huis, 6 uur, net 6 uur. Moenie bang word nie, ek doen dit nie nou nie, my bestuurder hier agter sou my afhaal voor daardie tyd. Ons bly vanaand vir 'n skriflesing oorgaan in die boek van Matteus, die 12de hoofstuk, en laat ons 'n bietjie lees vir 'n konteks. Nou die bietjie tyd wat ons het, laat ons dit nou insit vir die koninkryk van God, sien. Nou die Here het my lewe gespaar 'n paar dae gelede. Almal van julle het daarvan gehoor toe daardie geweer in my gesig ontplof het, julle sien. En julle sien oral om my oë en daardie merke en dinge, dis waar Weatherby Magnum in my gesig ontplof het en die loop het tot by die 50 tree lyn geblaas. En alles om my afgesny het en moes net my hele liggaam in 2 gesny het. So na aan my oog toe ek op tekens op 'n baan geskiet het. En die man wat saam met my gestaan het, is in die diens vanaand, sit net hier agter en kyk na my. Hy moes net my bene opgetel het, dit was al, en dit het my nooit seer gemaak. Vir swak 15 stukkies het 'n halfman reg onder die sig gemaak en reguit agtertoe gegaan aan die agterkant van die oogbal, hierdie een deurgegaan en die bokkant van die tand afgestamp en my deur die gesnig gesny en 3 of 4 stukkies het in die skedel en sinuskliere vasgesteek. Rondom soos daardie het my nooit geplan nie. So dit het gelyk asof hy my lewe gespaar het vir een of ander rede en ek is hier om elke stukkie tyd reg in die koninkryk van God te plaas. Terwyl ons kyk, laat ek 'n bietjie kry. Nou die geweer was nie 'n oorspronklike Weatherby Magnum nie. Ek wou altyd 'n Weatherby Magnum hê. Soos julle weet, jag ek groot wild oor die wêreld. En ek wou altyd een hê, maar ek het nooit gedink ek kan een bekostig nie. En dan ek mag sommige van my vriende vir my een gekoop het, maar ek kon hulle nie amper $300 sien betaal vir 'n geweer nie. En ek het sending vriende wat nie skoene aan hulle voete het nie. So ek sou dit nie doen nie. En broer Art Wilson hierbo het vir Billy Paul my seun 'n klein .257 Winchester nuwe een gegee.
En 'n vriend van my wat 'n Weatherby maatskappy het of 'n Weatherby agentskap, het gesê, "Broer Branham, ek kan daardie geweer vir jou laat oorboor as 'n Weatherby vir omtrent niks." Gesê, "Laat ek dit doen." Gesê, "Dit sal my nie meer as $10 of $15 kos nie. Hier is dit reg in die Weatherby tydskrif. Dis gewaarborg." Ek het gesê, "Wel, goed," en hy het dit geneem. Ek moes genoeg geweet het van 'n geweer om te weet dat toe ek die eerste ronde doppies geskiet het om die poeier te vind, dit net tussen die slagdoppie en die buitering sou opswel. Ek moes geweet het dit het daar gelek, maar ek het dit nooit opgelet nie. Ek was so opgewonde oor die geweer. En die volgende keer wat ek 'n dop ingesit en dit afgetrek het, het dit afgegaan. Ek het 'n les daar geleer sien. Wanneer jy 'n Christen word, of 'n Christen wil wees, moet net nie rondspeel met hierdie handskit goed hier, hierdie oornag bekering hier. Dit sal iewers langs die pad ontplof. Nou, as dit 'n Weatherby Magnum was, 'n Weatherby Magnum van die begin af, uitgebring as 'n Weatherby Magnum, sodat alles reg gewees het, sou dit gemaak gewees het vir die koel. Maar wanneer jy 'n groot koel probeer insit wat in 'n ander geweer ingaan, in iets wat dit nie kan hanteer nie, sien, as jy 'n Christen wil wees, word jy wedergebore, sterf vir jouself en begin van onder af en kom uit, sal daar geen ontploffings langs die pad wees nie. Jy sal in staat wees om die lading te hou wat die Heilige Gees in jou plaas. Dis reg. As jy dit nie doen nie, sal jy dit nooit kan hanteer nie. Dis al die Here seën jou. Dis 'n kree ding om te sê, is dit nie? Maar ek hoop julle verstaan waarvan ek praat. Ek glo dat jy so dood moet sterf dat jy nie meer jouself is nie, dis al. En dan nuut gebore word. 'n Nuwe skepsel in Christus, opgebou van onder in jou siel af regdeur, 'n ware wedergebore Christen. Dan weet die Heilige Gees watter soort lading om in jou in te sit. Dis reg. Jy sal in staat wees om dit te verduur. As jy iemand anders probeer naboots as 'n Christen, gaan jy iewers ontplof, gaan daar 'n ontploffing iewers daarin wees. Moenie probeer naboots nie. Wees 'n egte regte artikel van God of moenie. Bly net soos jy is, sien, dis reg. Moenie net enige belydenis maak. In Matteus die 12de hoofstuk vanaf die 38ste vers. Spreek sommige van die skrifgeleerdes en fariseërs en sê, "Meester, ons wil graag 'n teken van U sien." Maar hy antwoord en sê vir hulle, "'n slegte en oorspielige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. En soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die Seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees." Die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag, dit veroordeel, want hulle het en bekeer op die predikings van Jona nie, en kyk, meer as Jona is hier. Die koningin van die suide sal opstaan in die oordeel saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor. En kyk, meer as Salomo is hier. Mag die Here sy seëninge voeg by die lees van hierdie woord. Jesus het daardie geslag bestraf. As julle die vorige deel van die vers lees, die vorige vers, het hulle die teken genoem wat hy hulle gegee het, 'n skriftuurlike teken dat hy die Messias was. Ons het gisteraan daaroor gepraat, en hulle het dit verklaar as Beelzebub, fortuinverteller, 'n duiwel. Die enigste ding wat hulle hom sien doen het, daardie fariseërs. Nou, hulle het dit nooit reguit in hulle hart gesê in hulle lippe nie. Hulle het dit in hulle harte waargeneem. Hulle het dit by hulle self gesê. Hy is Beelzebub, die prins van die duiwel. En Jesus het geweet waarin hulle gedink het, en hy het vir hulle gesê dat daardie sonde, wanneer die Heilige Gees gekom het om dieselfde teken te doen wat hy gegee het, sou 'n woord daarteen nooit vergewe word nie. Hy het vir die stede gesê, die verskriklikste ding wat daar is, vriende, is ongeloof. Dis die enigste sonde wat daar is. Daar is geen ander sonde behalwe ongeloof nie. Ek het daaroor gepreek 'n paar jaar gelede in 'n Methodiste kerk. Dit was 'n mooi groot Methodiste kerk en hulle, meeste van hulle op party van hulle glo in heiligheid, die suidelike Methodiste. En hulle was, en ek het gepreek oor, ek het gesê om oorspel te pleeg is nie 'n sonde nie.
Ek het gesê leuns vertel is nie 'n sonde nie. Om die naam van die Here ydelik te gebruik is nie die sonde nie. Dit was net te veel vir 'n dierbare ou suster wat daar gesit het met haar opgetrekte kraagie. Sy het gesê, sê dan vir my, wat is sonde? Dit reg, sy kon dit net nie langer uithou nie. En ek het gesê, sonde, hierdie is sonde, my suster. Sien, sonde is ongeloof. Hulle doen hierdie dinge, hulle pleeg oorspel, hulle vertel leuns, hulle doen hierdie dinge. Dis die eienskappe van ongeloof. As hulle gelowiges was, sou hulle nie daardie dinge gedoen het nie. Hulle is ongelowiges, dis waarom hulle dit doen. Dis net die eienskappe wat bewys dat hulle ongelowiges is. Vir Jesus leer die skrif ons duidelik dat hy wat nie glo nie, alreeds veroordeel is. Sien? Jy kan nie eers begin nie. So die verskriklikste ding wat daar is ongeloof. Waarom is dit dat mense sê die dae van wonderwerke is verby? Want hulle is sondaar. 'n Man het my ontmoet nie lank gelede en gesê, ek gee nie om wat jy doen of hoeveel bewyse jy kan wys nie. Ek glo nog steeds nie in goddelike genesing nie. Ek het gesê, dit is nie gegee vir ongelowiges nie, dit is net vir ongelowiges gegee. Dis reg, sien, dis net vir hulle wat glo nie ongelowiges is nie. Hulle het nie 'n kans nie. En moenie hulle kritiseer nie, maar dink aan daardie toestand waarin daardie arme mense is, sien? Jesus het gesê, julle het oë en julle kan nie sien nie, julle het ore en julle kan nie hoor nie, en tog die hoogste geleerdes in godsdienst, die leraars en teoloë van daardie dag. Jesus het gesê, julle blinde fariseërs wat die blindes lei sien, omdat hulle hom nie geglo het nie, wanneer die skrifte duidelik gesê dat dit is wat die Messias sou wees. En hulle het hom 'n duiwel genoem, dis reg, sien, ongelowiges. Hy het gesê, niemand kan na my toe kom tensy my Vader hom eers trek nie. En hier is die genadige ding daarvan. Almal wat die Vader my gegee het, sal kom. Dis die deel. Ek hou daarvan. Ja, meneer. Almal wat die Vader my gegee het, sal kom. En ek is bly daarvoor. Ons weet nie wie is en wie nie is nie. Ons saai net die saad en dis al wat ons kan doen. Sommige val langs die pad, sommige val aan hierdie kant en daardie kant, maar sommige val wel op goeie grond. Dis reg, grond wat voorberei is deur God om die saad te ontvang. Ek dink aan daardie vroutjie waarvan ons gisteraan gepraat het, die klein prostituut. Hoe daardie vroutjie wat daar gestaan het in die toestand wat sy was, 5 maande en saam met die 6de een gelewe het. En in watter verskriklike toestand daardie arme vroutjie was, en tog, weet julle, sy het eintlik meer van God geweet as 'n groot klomp van die kerkleiers van hierdie Verenigde State. Sy het beslis, sy het meer daarvan geweet as die hoofpriester en hulle van haar dae, want hulle het gesê, dis die duiwel. Maar sodra daardie ewige lig op daardie voorbestemde saad geskyn het, het dit sommer vinnig begin lewe. Hulle het dit gesien, hulle het dit sommer gehoorken, kyk na die toestand waarin sy was. Daar is baie groot kerkenaar daar, baie van hulle, sy het nie na enige van hulle toe gegaan nie. Sy het net gewag, want sy het gesien, daar was iets. Maar die Bybel het gesê, die Antichrist sou in die laaste dae almal mislei wat op die aarde gewoon het, wie se name nie geskryf was in die Lam se boek van die lewe, voor die grondlegging van die wêreld nie. Sien, nou daar is dit, toe daardie lig oor daardie vroutjie se pad geplits het sy omgedraai, sy het nie gesê, jy is Beelzebub nie. Sy het gesê, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Wat was dit? Daardie lig het dit gevang. Sommer gou daardie saad begin lewe, sien. Iets daarin binne in haar, sy het dit gesien, sy was verordeneer om dit te sien. Sy het geroep deur die Vader is gegee. Is die lewe gegee vanaf die grond uit van die wêreld, en sodra daardie lig oor haar geplits het, maak nie saak hoeveel kerkopleiding gesien is nie. Hulle was blind daarvoor, maar toe daardie lig van God oor daardie vroutjie geplits het sy dit gesien. Sy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons weet dat wanneer die Messias kom, hy vir ons hierdie dinge sal vertel. Daar is dit, sien, dit moet daarin geplaas word deur God en hom alleen. Jesus het hulle bestraf, hy het gesê, hoe kan julle so blind wees? Vir hulle gesê, hoe kan julle ongeloof? En toe het hulle na hom toe gekom, en na al hierdie, en toe het hulle gesê, meester, ons wil 'n teken van u sien. Nou let op, nou hy het gesê, 'n slegte en owerspelige geslag soek na 'n teken. Watter soort geslag? 'n slegte en owerspelige geslag soek na 'n teken. En dit sal 'n teken kry. En daar sal geen teken gegee word vir daardie slegte en owerspelige geslag nie, net die teken van Jonas.
Jona. They will receive Hulle sal die the teken sign van of Jona Jonas, ontvang, a 'n wicked slegte and an en 'n adulterous oorspelige generation. geslag. Let's stop for a minute. He surely was speaking of this generation. Kom ons stop vir 'n oomblik. Hy het sekerlik van hierdie geslag Look, gepraat. ever you sien? see such a Kyk, het jy al an ooit so 'n adulterous generation? oorspelige geslag gesien? Maybe you Miskien het julle some of you party might van not julle know dit it. dalk nie And geweet nie. traveling In die reis around the om die world, wêreld is daar there geen is no groter greater misdaadgolf van crime wave of oorspel adultery as wat than there daar is in in Amerika America. is nie. Dis die It's the ergste van worst of almal. all. They've even got clubs Hulle het now. nou selfs klips, Los Los Angeles, Angeles, Chicago het verskeie Chicago's a groot klips, several big clubs, New York, New York, waarna toe where hulle they all almal go together saamgaan. and En the die man man gooi hulle puts their sleutel keys in 'n in the hoed. hat. En een of And ander some vrou woman steek haar reaches hand in there daarin and en gets neem it, dit. that's her husband, Dis so haar meet man again. totdat hulle weer ontmoet. Slegte en Wicked and oorspelige. adulterous. I was reading in a Hollywood Ek het newspaper gelees in down 'n Los Hollywood Angeles nuwe here. of in 'n I koerant flew onder over in Los Angeles out hier. on Ek het oor Los call. And I Angeles picked up a gevlieg hier buite newspaper op besoek. when I was En ek flying het 'n across koerant the opgetel plane toe ek and oorgevlieg het in 'n vliegtuig en gesê dat homoseksueel aan die Weskus toegeneem het. Ek dink 20 of 30% in die laaste jaar. Sonde van Sodom. Soos hy gesê het, soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees. Slegte, oorspelige. All we find, our telecast, our newspapers, Alles wat our ons vind, ons signboards, uitsendings, ons everything koerante, is ons full of advertensieborde, vulgar, dirt, filth, alles is net corruption, vol vulgêre best vuilheid, women. vieslikheid, korrupsie, halfverklede vroue. Dis 'n great. skande. And why? That's the kind of a spirit that's in Nou people kom dis die desiring soort that. gees wat in die mense is wat dit begeer. Hoe kon jy vir 'n vrou 'n ou paar knopieskoene verkoop soos wat ma altyd gedra het? Wel tog, hulle het meer leer in hulle gehad as 'n dosyn paar wat hulle vandag dra. Beter leer. Maar jy kan nie 50 sent vir 'n paar van hulle kry nie. Hulle wil liewer 'n klein dingetjie hê en $25 vir 'n paar daarvoor betaal omdat dit lyk soos die bure sin op een of ander Hollywoodster. Christians do that too. What a shame. We're not supposed to Christene doen dit ook. Wat 'n skande. Ons is nie veronderstel om Hollywood te volg nie. Hollywood skyn met helderheid, maar terwyl Hollywood skyn in helderheid en glans, gloei die evangelie met nederigheid. Daar's 'n verskil tussen skyn en gloei. And the churches begin to shine with polished En die kerk het begin skyn met gepoleerde geleerdes en geleerdheid, grootste kerke en so en so. Ons volle evangelie mense volg net daardie selfde mode. Dis 'n skande. Gloei met nederigheid in Christus. Ek wou nie begin preek nie en ek het gesê in hierdie diens gaan ek hier staan en praat oor goddelike genesing. Goed, laat ons teruggaan soontoe. Goed. A wicked and an adulterous generation. Slegte en oorspelige geslag soek na 'n teken en hulle sal die teken ontvang, die teken van Jona. Nou Jona het in die maag van walvis gelê vir 3 dae en nagte, so met die seun van die mens in die hart van die aarde lê vir 3 dae en nagte. Luister dan, bring dit na jou toe. Dit mag 'n nuwe lig op die skrif wees. Dit mag iets wees. The sign of Jonas would be the sign of the resurrection. Maar dis in die skrif, die teken van Jonas sou die teken van die opstanding wees. Die slegte en oorspelige geslag wat na 'n teken soek, sal 'n teken van die opstanding kry. Now we got resurrection by history, but then we got resurrection by sign. Nou ons het opstanding in die geskiedenis, maar dan het ons opstanding met teken dat Jesus Christus lewe vanaand in sy kerk. Hy is nie dood nie, hy is lewendig. Johannes 14:12, Jesus het gesê, hy wat in my glo, daar's baie wat wel bely om te glo, maar hy het gesê, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Meer as dit sal hy doen, want ek gaan na die Vader. Nou ek weet, koning James sê hier groter, hulle kan niks groter doen nie. Hy het die dooies opgewek, hy het die siekes genees, hy het die natuur gestop, hy het alles gedoen. Maar die regte vertaling van die oorspronklike Hebreër sê dit tog, meer as hier. Dat Christus was in een man daar en Christus nou universeel in sy kerk. Meer van dieselfde werke sal hy doen, want ek gaan na my Vader. En toch 'n klein tydjie in die wêreldkosmos, wêreldorde, sien my nie meer nie, tog sal julle my sien, want ek, en ek is 'n persoonlike voornaamwoord soos ek gesê het. Ek sal met julle wees, selfs in julle, hoe lank tot die einde van die wêreld. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Die aardligte skyn in hulle, hierdie geslag ontvang die teken van Jona. Die Christus waarvan hulle gedink het, hulle ontslaag geraak het. Die kerk het Christus 2000 jaar gelede gekruisig.
En hulle kon hom nie meer doodmaak nie, het gesê, ek lewe vir ewig, en hier is hy na 2000 jaar onder sy mense, wat homself vertoon met dieselfde dinge wat hy destyds daar gedoen het. Wat hy weer net hier doen, sien, 2000 jaar het verbygegaan, hy lewe vir ewig, en hy het die sleutels van die dood en die hel. Amen. I'm so glad of that. Oh, it would make a Baptist shout. That's right. Ek is so bly daaroor. O, dit sou 'n baptis laat skree. Dis reg. Ek voel self baie godsdienstig op hierdie oomblik wanneer ek daaraan dink. Dink daaraan, hy lewe beslis, nie dood nie, lewendig. Ek het 'n klein dingetjie gesê hier nie lank gelede nie, diep geklink vir my. Ek het gedink aan Israel onder in Egipte, slawe, God se mense, slawe. En eendag het daar uit die wildernis 'n profeet uitgekom met 'n lig oor hom. En hy het hulle vertel dat daar 'n beloofde land was wat vloei met melk en honing. Hulle het dit nog nooit gesien nie. Niemand was nog ooit daar oorkant nie. Maar hulle het daardie profeet geglo, dit was volgens sy profesie, was volgens die woord. En hulle het hom geglo. Hulle het hom gevolg totdat hulle gekom het by 'n plek met die naam van Kades Barnea, die oordeelsbank van die wêreld. Daar was een groot fontein met verskillende klein sytakke, waarop ons in besonderheid kon ingaan as ons tyd gehad het om te verduidelik wat dit was, waar die waters van die lewe van die troon na die kerke en soopers toe gaan, maar dit was die oordeel begin by die huis van God. En toe by hierdie Kades Barnea was daar een onder hulle met die naam van Joshua, wat beteken die hoof van verlosser. Hy het oor die Jordaan gegaan waar nie een van hulle tevore was nie, die land bespied. En die bewys teruggebring dat dit 'n wonderlike land was met goeie gevul met melk en honing. En alles wat God beloof het in daardie land sou wees, was daar. Hy het die bewys teruggebring. Na die oorsteek van die Jordaanrivier, niemand was nog nooit daar oorkant nie. Teruggekom wel, daar groei drywe, 2 mans het 1 tros gedra. Wat 'n plek is dit, wat Jehovah vir ons gegee het. Sy woorde is waar. Hulle wou dit nie glo nie, tog het 2 van hulle, Caleb en Joshua, die skare stilgemaak, terwyl hulle dit verduidelik het. Uiteindelik het hulle die Jordaan oorgesteek, hulle die land beerwe, hulle hoef nie slawe te gewees het nie. Hulle dogters oneer, hulle seuns doodgemaak deur die bakoonde van die kleiputte en so onder die heersers van vrede donker Egipte nie. Hulle hoef dit nie meer te gedoen het nie. Hulle kon hulle eie bome hê, hulle kon hulle eie wingerd kweek, hulle kon hulle eie kinders in vrede grootmaak. Ander volke het hulle gerespekteer. Hoe ek daarop sou wil ingaan, 'n patroon van hierdie volk. Toe voor jy ook kry wat gebeur het, hulle het nader aan oud geword, begin sterf, daar het begrafplaas op die heuwels van daardie glorieryke land verskyn, en maak nie saak hoe God hulle geseën het nie, hulle moes nog altyd sterf. Toe daar nog 'n groot krygsman gekom wat neergedaal het uit die heerlikheid, sy naam was Jesus van Nasaret, die seun van God. Hy het vir hulle gesê dat daar 'n land is waar 'n mens nie sterf nie, dat daar lewe is na die dood. Niemand was al daar oorkant en hy het teruggekom nie. En hy het by sy Kades Barnea, Golgotha gekom, waarin net die oordeel trotseer het, die oordeelsbank van die wêreld nie. Maar die wêreld is daar geoordeel. Hy het die straf van ons sonde betaal op Golgotha. Na Golgotha het hy oorgesteek met ons die Jordaan van die dood nie. Om die 3de dag het hy weer opgestaan, teruggekom van haar die land af, die bewys gebring dat 'n man wanneer hy sterf, hy weer lewe. Ons is lewendig. Amen. Ons hoef nie te neem. Nou, hy het gesê, ek gaan julle die onderpand hiervan gee, julle die bewys daarvan gee. Maar wag daar bo by die stad van Jerusalem, totdat ek vir julle die bewys stuur dat daardie land goed is, daardie land julle bevry van sonde. En nou vandag, na 2000 jaar, staan ons steeds met die onderpand van ons verlossing, die bewys, om af te kyk en te sien waar ons eens ongelowiges was, waar ons eers dood was in sonde en oortreding, en nou het ons opgestaan saam met hom in die opstanding. Ons het saam met hom gesterf, ons het opgestaan saam met hom, en ons sit vanaand in hemelse plekke, in Christus Jesus. Alreeds opgewek saam met hom in die opstanding. Amen. Met alles onder ons voete. Amen. Siekte, dood, hel, alles vernietig. Deur ons groot kryger aan wie se regterhand ons staan. Amen. Wat is die vrees? Geen wonder een van hulle het gekom en gesê nie, dood, waar is jou engel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Dank God wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Ek het 'n goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou, en daar is 'n kroon wat vir my wag, wat die Here, die regverdige regter, vir my sal gee op daardie dag, nie net vir my nie, maar vir almal wat sy verskyning liefhet. Amen.
Wat as hy in hierdie dag sou gelewe Say het? in my text tonight. Ek kan nie by my teks bly vanaand om een of ander rede nie. Condemning him. Nou, hulle het hom veroordeel. Hy het hulle gewys dat hy die Messias was. That little prostitute Daardie klein woman, prostituut she said, vroutjie "Sir, sê het gesê, if meneer, so many in soveel words woorde were dat said, ons sou that's the verstaan. sign that the Dis die teken Messiah wat die will Messias do." gaan doen. Disbelief. En hulle het dit nie geglo nie, sien. Nou, hy het gesê, daar sal 'n oorspelige geslag wees wat sal soek na 'n teken en hulle sal dit kry. En dit sal die teken van Jonas wees. Soos hy in die maag van die walvis was toe weer opgestaan het uit die maag van die walvis na 3 dae, sal die seun van die mens weer opstaan. Natuurlik, enige skrifleser weet dat die hele skrif 'n veelvuldige antwoord het. Alle profesie. Neem jou kantlyn aantekening soos uit Egipte het ek my seun geroep. Matteus 2 en vind uit of dit nie terugverwys na waar hy vir Josef uit Egipte uitgeroep het nie. sien, Josef was 'n seun en so was Jesus se seun. Dis altyd 'n veelvuldige betekenis. So toe ook daardie geslag het nie die opstandingsteken aan beide Samaritane en Jood geglo nie. En nou hier is dit weer na 2000 jaar van kerklike gewetensbesware en deurmekaar spil en alles en weer verskyn daardie messiaanse teken onder ons en hulle draai steeds hulle koppe van sê ek reken dis in die jaar. Sien 'n slegte en owerspelige geslag soek na 'n teken en hulle sal dit kry. Julle weet soveel mense veroordeel altyd die arme ou Jona. Hy was 'n profeet. Hy het gesê hy was buite die wil van die Here. Ek gaan 'n bietjie vir hom opkom. Ek glo nie dat daardie profeet buite die wil van die Here was nie. Ek glo die Bybel het gesê dat alles ten goeie meewerk vir hulle wat God liefhet, die man het sy lewe aan God oorgegee en probeer werk God se spore navolg. God laat alles regloop, reg uitwerk vir hom. Waar? Ons vind van Jona, natuurlik God het vir hom gesê om Ninive toe te gaan. Daardie groot stad omtrent die grootte van St. Louis, Missouri, daaroor kan almal in afgodediens. Hulle het die diere aanbid en die god van die sewe se walvis en hulle het allerlei soorte kode gehad. Hoe is oorspel allerlei dinge het aangegaan totdat hulle sonde selfs voor God opgekom het. En hy het hierdie profeet soontoe gestuur om uit te roep teen hulle sondes. Nou as daardie profeet net soontoe gegaan het na die dae en uitgeroep het teen die sondes, sou daardie mense vir hom gelag en weggeloop het. So God het hom op die ander skip laat klim. En hy het op sy skip geklim en gegaan in plaas van om Ninive toe te gaan hy Tarsus toe. Op sy pad soontoe daar 'n storm opgekom, ons ken die Bybel en hulle het sy hande en voete vasgebind en hom afgegooi en die walvis het hom ingesluk. Ek weet, hulle het 'n walvis na Louisville toe gebring, die bene van een op 'n treintrok nie lank gelede en die man het 'n praatjie gehou gesê, julle het al dikwels predikers hoor sê dat hierdie walvis vir Jona ingesluk het. Gesê kyk hier, 'n voetbal kan nie deur die keel gaan nie. Hy het gesê dit wys dat daardie Bybelverhaal 'n legende was. Dit was te veel vir my. Ek het net gewag tot ek 'n kans gekry het. Ek het gesê, meneer, ek wil graag iets vir jou sê. Jy sê dit omdat jy nie die Bybel ken nie. Ek het gesê, God het gesê, hy het 'n vis voorberei. Hierdie was 'n ander soort, dis reg. Hy het 'n keel gehad wat groot genoeg was dat Jona daarin kon gespring het, sien? Ek het gesê, dit was 'n spesiale walvis wat God voorberei het. God het 'n vis voorberei. Ja, meneer. Hy het hom groot genoeg gemaak om vir Jona in te sluk. God laat sy woord plaas van ek gee nie om hoeveel kritici sê nie. En soos dit was in die dae van Noag, dit gaan nie reën nie. Dit het in elk geval gereën. God het so gesê en wat God sê, is God in staat om te doen. Maar hy sê Abraham het dit op daardie manier geglo en al Abraham se kinders glo dit op daardie manier. En as ons in Christus is ons Abraham se saad en erfgename saam met hom met die belofte, dan moet ons die geloof hê wat Abraham gehad het in die woord van God reg. Dis wat die dinge laat gebeur, is geloof in wat hy gesê het. Jy sal dit nooit op enige ander manier beweeg as om geloof te hê in wat God gesê het nie. Jy moet sy woord bo alles neem. Laat elke mens se woord leen wees en God se waar wees. Wat God gesê het, glo dit net. Jy dit nie op daardie manier kan glo nie, sal jy nooit eers kom met God nie. Jy mag in staat wees om iewers by 'n kerk aan te sluit, maar ek bedoel iewers kom met God sien. Daar's 'n groot verskil. Nou, ons vind uit dat hierdie walvis vir Jona ingesluk het. En dan weet enige iemand, julle suster kan julle voer, julle goudvissies. Wanneer sy maag vol raak, gaan hy reguit af na die bodem van die flesie waarin hy hom het, die tank of wat dit ook al is. Hy gaan ondertoe en sit sy vinnetjies reg onder op die bodem en rus, omdat hy gevoer is. Hy het deur die water geswem totdat hy iets gevind het om te eet. Wanneer hy sy maag vol kry, gaan hy reg ondertoe en rus.
Nou hierdie seker groot vis wat God voorberei het sy maag vol profeet gehad. So hy gaan af na die bodem van die see om te rus, dit mag omtrent 40 faam daaronder gewees het. And I've often heard people say, I was prayed for last night, look at my hand, it's still crippled. En ek het mense al dikwels hoor sê, daar is gisteraan vir my gebid, kyk na my hand, dis steeds krepel. My maag is net so seer. Dit gaan altyd so wees. Sien, jy kyk na die simptome, moenie na die simptome kyk nie, kyk na God se woord. Hier 'n tyd gelede kosbare ou patriarg, omtrent 15 jaar gelede, pragtige ou broer, het een seun gehad en daardie seun was sterwend. Hy het swart, wit seerkeel gehad. Hy het my gevra dag en nag aangehou om my sover te kry om vir daardie seun te gaan bid en ek was net so besig dat ek dit nie kon doen nie. Uiteindelik het ek kans gekry om so toe te haas, die dokter wou my nie laat ingaan nie, gesê, jy's 'n pa, jy het kinders, jy kan net daar ingaan nie. En ek het gesê, ek het gesien hy was Katoliek en ek het gesê, ek wil vir jou iets vra. As ek 'n priester was en ek moes ingaan om hom die laaste sakramente te gee, sou jy my toelaat? Hy het gesê, dis anders. Ek het gesê, dis nie vir hierdie mense nie. Ek is net soveel vir daardie mense, as jy 'n priester vir jou is. Ek het gesê, ek gaan in om hom te salf om te lewe, nie om dood te gaan nie. En ek het gesê, wel hy sterwe. Ek het gesê, wel, as hy is, sal jy dan nie die geloof van hierdie mense respekteer nie. Hy het my aangetrek soos 'n koek, klaks klein, en my uiteindelik daar ingestuur. En so het ons daar ingegaan en die verpleegstertjie het gekom en sy het gelyk, sy was soort van ontsteld oor ek in elk geval ingekom het. Die kardiogram, een of ander soort masjien daar waar ons gekyk het ver gedaal, die hartklop was net soveel keer. En so het ek net 'n paar woorde van gebed vir die gesin gebid, my hande oorkant op die kerkie gelê. Hy was omtrent 12, 14 jaar oud en ek het gesê, Hemelse Vader, op grond van die geloof van hierdie ou vader en moeder, wat vir my gevra het om vir hierdie kind te bid en op u woord, u het gesê vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. Nou as hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Ek het gesê, ek het pas van die diens afgekom waar ek u groot tekens en wonders sien doen het. Ek glo om 'n gelowig te wees, as ek nie is nie, help my ongeloof vir God. Ek het gesê, terwille van hierdie kind, lê ek my hand op hierdie kind, en sê dat in die naam van Jesus Christus vir sy genesing dat dit gesond sal wees. Dankie Here dat u ons 'n belofte gegee het, ek glo dit aan God toevertrou weggestap. Die ou vader het opgestaan en sy arms om die moeder gesit en hulle het mekaar omhels en sê, moeder, is dit nie wonderlik nie, is dit nie wonderlik nie. Nie een verandering in die kind nie, wat steeds daar lê, die kindsmatige asemhaling wat na hom toe gepomp word met 'n respirator op hom, gesê, is dit nie wonderlik nie, o, dank God dat hy ons seun genees het. En daardie verpleegstertjie het daar gestaan en gekyk, sy was net 'n kind, net omtrent 18, 20 jaar oud, 'n klein snikkelfrits soos ek dit sou noem, julle weet wat daar staan en dit kou, daardie kou gaan klap rondkyk soos daar, sy het gesê, het julle verstaan wat die dokter gesê het? En die ou pappa het omgedraai gesê, ek het baie goed verstaan kind wat hy gesê het. Hy het gesê, hoe kan julle daar staan en lag en mekaar streel soos daardie, wanneer julle kind wat hier lê en sterwend is? Die ou vader het die trane weer uit sy oë uitgevee en daardie kaalkop agteroor gegooi en haar in die gesig gekyk. Hy het gesê, my kind, my seun is nie sterwend nie, hy lewe. Sy het gesê, meneer, in die hele mediese geskiedenis, wanneer daardie grafiek, wat daardie hand ook al is, dit daar daal tot daar, was dit nog nooit in die hele mediese geskiedenis bekend vir daardie hand om ooit weer terug te kom nie. Die seun is sterwend, hy was in 'n koma vir 2 dae, hy is sterwend. Hy het sy hand op haar skouer gesit, hy het gesê, skat, kyk, jy is opgelei om na daardie masjien te kyk, gesê, dis waar nie jy kyk, ek kyk na belofte. Die seun is getroud en het nou 2 kinders, wat is dit sien? Dit hang af van waar jy kyk, moenie na die simptome kyk nie, as jy verpil wat God gesê het, dit glo, handel dit af. Hy het dit gedoen, dis verblind, dis alles verby. Die seun het nooit verander tot 2 of 3 dae later nie, maar hy het gesond geword, want daardie vader en moeder sou niks anders in hulle gedagte kry nie, hulle wou nie die duiwels sy gemors in hulle gedagtes laat sit nie, hulle het net daarby gebly en hulle het dit vasgehou, hy lewe, hy is 'n sendeling in Afrika vanaand met 2 kinders. Wil julle graag weet wie dit was? Dis Bob Bosworth, dis presies wie dit is, ou Dr. Bosworth se seun. Nou daar het hulle dit. Nou hierdie prediker, ek het altyd gedink aan mense wat simptome het. As enige iemand 'n reg gehad het om simptome te hê, was dit Jonah. Nou hy was.
So nou wil hy dink hy is afvallig. Hy het sy hande agter hom vasgebind, sy voete vasgebind, hy is in die maag van die walvis, waarskynlik 40 faam onder die water met 'n storm op die oppervlak. Waar hy ook al gekyk het, was dit walvismaag. Daar in daardie braksel het hy oral rond gekyk. As hy na hierdie kant toe gekyk het, was dit walvismaag. Daardie kant toe gekyk het, was dit walvismaag. Oral waar hy gekyk het, was dit walvismaag. En hy het geweet dat hy op die bodem van die see was. Die vis het hom ingesluk afgegaan in die bodem van die see. Daar was 'n storm in die oseaan, wanneer hy nie eens veilig was in die skip daarbo nie. En hier is hy in die maag van die walvis. Nou hy het 'n goeie geval van simptome gehad. Hy kon gehad het. Weet julle wat hy gesê het? Hulle is valse nietighede, ek sal dit nie glo. Ek kan nie gelowige weerhou van sy gebed nie, maak nie saak. Dawid het gesê, ek my bed in die hel maak, sal hy daar wees, dis reg. He believed that when Solomon dedicated Hy het geglo dat toe Salome daardie tempel toegewy en gebid en gesê het, Here, as u volk iewers in die moeilikheid is en kyk na hierdie tempel en bid, hoor dan uit die hemel. Het omgedraai op sy rug die beste rigting wat hy kon kry, wat oos, noord, wes of suid was, na daardie tempel toe en begin bid. O goeiste in God, deur daardie soort geloof, ek weet nie wat ek gedoen het nie, julle wetenskaplikes daaroor wil stry. Ek sal nie weet nie, hy kon 'n suurstoftent daaronder gesit het vir al wat ek weet. Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar hy het hom aan die lewe gehou vir 3 dae en nagte. En die man wat daardie gebed gebid het, sal hom uiteindelik teruggeval en die tempel is afgebreek as Jona onder daardie omstandighede met daardie soort simptome wat hy kon gehad het. Geweier het om dit te hê. Hoe behoort ons nie vanaand nie, wanneer ons nie kyk na 'n tempel wat 'n man toegewy het nie, ons nie kyk na 'n man wat teruggeval het nie, maar ons kyk na die hemel waar Jesus sit aan die regterkant van God in die majesteit omhoog, wat vir ewig lewe om voorspraak te maak volgens enigiets wat ons bely dat hy gedoen het. Is in staat om 'n suurstoftent te voorsien vir wat dit ook al verg. Hy is steeds Jehovah Jireh, die Here sal vir homself voorsien wat hy ook al nodig het. Wat dan sien ons mense oor die aarde word oral genees en versorg so daardie en dan kwaad word 'n klein simptoompie. My vinger is niks beter en my maag is nog steeds seer. Wat 'n verskil maak dit? Moenie na jou maag kyk nie, kyk na wat God gesê het. God het die belofte gemaak, dis God se besigheid om daarvoor te sorg. Wat van Abraham toe God vir hom gesê het, hy gaan 'n baba by Sara kry. Hy het met haar getroud toe sy omtrent 17 jaar oud was. Hy was 10 jaar ouer as sy. Hulle het saam geleef as man en vrou al hulle jare. Abraham was 75 and she was 65 when God made the promise. En Abraham was 75 en sy was 65 toe God die belofte gemaak het. Sy was toe omtrent 10 jaar verby menopouse, lewensverandering, en daar was sy en God het gesê, jy gaan 'n baba by haar kry. Wel, ek kan Sara sien sê, wel my man is 'n man van God, hy is 'n profeet. Sy het begin kousies maak, die voel oogmateriaal gereed gekry, alles gereed. Sy gaan hierdie baba kry. Nee, hulle voorstel 'n ou paartjie wat nou dorp toe gaan en sê, dokter, ons wil redelingstrep by die hospitaal. Ek 75, my vrou 65. God geloof is belaglik vir alles behalwe die persoon wat dit het. Dis al. Een wat dit het, weet waarvan hy praat. Hy is geanker. Na die eerste maand verby, jy sien Sara verby daardie tyd was. Skat, hoe voel jy? Geen verskil nie. En God, ons sal dit in elk geval kry. God het so gesê. 1 jaar het verby gegaan. Skat, het jy nog geen verskil gevoel nie? Niks nie. Halleluja. Dit sal 'n jaar groter wonderwerk wees as wat dit was as dit verlede jaar sou gebeur het. Hy het nie getwyfel aan die belofte van God deur ongeloof nie, maar was sterk, het God geprys. Sekerlik. Na 25 jaar verby is, nou is hy 190. Hoe voel jy, skat? Geen verskil, maar ek nog steeds die kousies ontwag daarvoor. Ons gaan dit in elk geval doen. Kom, God het so gesê, dis reg. Dit handel het af, God het so gesê, dit neem elke wens sorg al die res uit. Jy weet dit gaan gebeur, want God het so gesê, dit handel dit af. En ons is veronderstel om die saad van Abraham te wees. As ons die Heilige Gees het, is ons die saad van Abraham, die koninklike saad van Abraham deur die belofte, nie deur Isak die natuurlik nie, maar deur Christus die bonatuurlike. Julle prediker broers weet waarvan ek praat, maar hy sou dit in elk geval kry. Hy het dit geglo.
Jona het dit geglo, maak nie saak waar dit was, watter toestand, hoeveel simptome nie. God het 'n belofte gemaak, as u volk in die moeilikheid is, het Salomo gebid gesê, Here, as u volk in die moeilikheid is en kyk na hierdie heilige plek, luister dan na hulle. Jona die profeet was in die moeilikheid in die maag van die walvis op die bone van die see en het na die tempel toe gedraai en gebid en geweier om die walvis se maag te sien. Ek sien dit behalwe die tempel, die Shekinah heerlikheid nie. Ek sien die vuurkolom wat bokende dan. Ek sien vir Salomo God se gesalde wat daar staan met sy hande op en bid, God, u sal my antwoord. Hy het begin asem, die toue het van sy hande afgekom. Hy mag opgestaan het, mag gaan sit en ek weet nie wat hy gedoen het nie. Hy het net daar gebly vir 3 dae en nagte. En nader het daar die ou walvis die heelpad omgedraai op die huurmotorrit rondom deur die bodem van die see en nader aan al. Omtrent 10:00 eendag was al die vissermanne daar buite op die see en hulle het gebid tot die groot gode van die see daar oggend, julle weet, om hulle goeie suksesvolle dag te gee. 'n Oorspel en alles uitgestap in die see in en hulle nette uitgetrek. Na 'n tydjie het die seegod gekom, sy tong uitgelek, die profeet het reguit uit sy mond uitgeloop, begin sê, bekeer, binne 40 dae sal hierdie land vernietig word. God weet hoe om dinge te doen. Die God het die profeet uitgespoeg, amen, reg deur Ninive geloop en gesê, bekeer, ja. Jesus het gesê, soos Jona in die maag van die walvis was vir 3 dae en nagte, so sal die seun van die mens wees. God het deur die eeue gawes en erkennings en tekens na die mense toe gestuur. Profete was altyd tekens. Elke keer wat jy profeet sien opstaan, beter jy versigtig wees, oordeel ons op sy pad. Kyk na Noag, kyk na Moses, kyk na Jeremia voor in Babylon ingegaan, kyk na Johannes die Doper voor die verwerping van Israel, en so voort die hele tyd. Profete is tekens en die Jode is beveel om hierdie profete te glo. En wanneer hulle uitkom met hierdie boodskap, God het deur alle eeue, hy het hierdie slegte geslag vertel wat hulle gedoen het. En luister, elke tydperk wat God 'n gawe aan die kerk stuur en die kerk dit ontvang, is dit 'n goue tydperk vir die kerk. Maar wanneer die kerk dit verwerp, is dit oordeel vir daardie tydperk. Nou, daar het 'n tydperk van Salomo gekom waarna Jesus verwys het. Nou, ons weet almal dat die dae van Salomo was die goue eeu vir Israel. Geen oorloë nie en al die nasies het hulle gevrees. Hoekom? God het vir hulle gawe gegee en die hele volk het dit eendragtig geglo. Dit was 'n goue tydperk. As ons Amerikaners dit net sou doen vanaand, kon die hele misselwetywering en die atoombom en al hierdie ander dinge in die middel van die see gesink word. God has given this nation a great gift, the Holy Ghost. Het hierdie volk 'n groot gawe gegee, die Heilige Gees, maar hulle glo dit nie. Even their clergymen, tens of thousands of them. Selfs die kerkleiers, tiene van duisende van hulle verwerp dit. Die kerke weier dit wanneer hy dieselfde dinge doen wat hy gedoen het by Pinkster en deur die eeu. Tot die Romeinse voetganger en abknyper dit opgevreet het, maar hy het gesê, ek sal dit weer herstel, sê die Here. Hy sal. Now, notice, Let op, Salomo sê daar hoe groot dat hy 'n gawe van onderskeiding gehad en al die mense het saamgedrom rondom daardie gawe. Niemand het daarteen gepraat nie. Wat as dit was vandag dat almal selfs volle evangelie mense net so glorieryk sou praat teen oor die Heilige Gees? Hoe wonderlik is dit vir almal? Wat as elke man in Amerika wat aanspraak gemaak het om 'n Christen te wees net verenig het rondom die gawe van die Heilige Gees? O, goeiste, die millennium sou aanwees, dit sou beslis. Maar ons kleinlike verskilletjies tussen ons organisatoriese versperrings en sovoorts het hulle geskei so ver as wat die ooste van die weste is. En God sal nooit in staat wees om niks vir ons te doen totdat daardie mure afgebreek is en ons een word in Christus nie. Dis reg. Ons vind hulle daar en daar was hulle almal oral waar jy so gaan sê. O, was dit nie wonderlik nie? Hulle vertel my dat God gister op Salomo gekom het en daar 'n groot ding gebeur het. O, glorie aan God. Iemand anders het vir nog iemand gesê en nog iemand, o, halleluja aan God, dit was 'n goue tydperk. Wat is die kerk vandag so was, broers? Sou dit nie wonderlik wees nie? Net, o, wat kan ons doen? Sou dit nie wonderlik wees nie? Daar sou geen niks sou. Ons sou beslis 'n bomskuil hê.
Dit sou nie in die grond ingegrawe wees nie. Daardie bomme sal 'n gat in die grond skiet, 150 tree in of 200 tree op so iets. Diep in die grond het 150 myl breed. Wel, as jy aan 1000 was, jy onder die lawe was, sou dit elke been in jou liggaam breek. Jy kan nie onder toe grawe nie, jy moet boontoe grawe om uit die pad daarvan te kom. Ons het 'n skuiling, dis gemaak van vere, onder sy vlerke, amen, weggevoer, ooit so bly vir haar die skuiling. O ja, meneer, onder sy vlerke. Wel, die stof sal nie gaan lê totdat ons in die heerlikheid is nie, dis reg. Veilig onder sy vlerke. O, hoe die groot vlerke van 'n arend ons hier sal uitdra een van hierdie dae. Nou, dan vind ons uit dan, dat in hierdie grootheid God wat beweeg die hele volk wat blom in een groot, glorieryke ding. Wel, julle weet, dit het nie net in daardie volk gebly nie, maar dit het na ander volke toe gegaan, van volk tot volk. Hulle het nie toe televisie gehad nie, hulle sou die wêreld besoedel het soos hulle nou het daarmee. Almal wat woensdag aan by die huis bly, ons is lieper Susie te kyk, of een of ander labbe ding soos daardie. Christene, dit wys watter soort gees daar in die mense is, wanneer hulle lief is vir daardie soort Hollywood gemors, vuilheid en vieslikheid 'n paar keer getroud, wat daar buite lewe soos honde, en dan kom en hierdie goed. En dan bly mense by die huis van bidure af weg, dit wys waar hulle hart is, dis waarom daar nie 'n lewing kan wees nie, dis reg. Maar dis julle pastoor se plek sien, hy sê dit vir julle, luister, ek sê dit vir julle ook, sodat julle my deel sal ken daarvan glo. Ook, ek glo dieselfde ding. Ja meneer, o God, wat ons nodig het is 'n lewing van kom, al die pad van die preekstoel na die opsigter. Dit op te sweep 'n oudtydse eenvoudige hemelblou Godgestuurde Pinkster lewing. Dis reg. Nie afgewit nie, maar wit gewas, dis reg. Nie te sê praat van die heerlikheid van God nie, maar die God van die heerlikheid, wat die heerlikheid van God openbaar. Dis wat ons nodig het in die kerk vandag. Let op daardie groot eeu van Salomo, hoe dit aangegaan het, hoe glorieryk. Ander mense het ander begin vertel en hulle toe per karavan gereis en so het hulle gekom met 'n groep kamele wat in ander lande ingegaan het. En hulle sou afgaan in 'n ander land en ek sê julle, daardie Israel, julle het nog nooit so iets in hulle lewe gesien nie. Hulle het 'n lewing aan die gang daarbo. Die God van glorie is onder hulle. En hulle daardie man geneem met daardie groot gawe en hom hulle koning gemaak en God eer alles wat hy doen, net volmaak. Hulle weet dit het eintlik reg tot by die uiteindes van die aarde gegaan, tot by Skeba, dis 'n lang pad so toe, ver onder die Sahara woestyn. En daar was 'n koninginnetjie daaronder. Julle weet, iemand het verbygekom en haar daarvan vertel, en sy kon net nie wag tot die volgende karavan kom nie. Het julle gehoor? Het julle deur Palestina gekom? Ja, is dit so? O, dis net, ek het gegaan en dit gesien, dis wonderlik. Geloof kom deur die gehoor van die woord van God. Haar hartjie het begin honger word sien, wat was dit? Die lig het op daardie saad geflit, hoewel sy nie 'n Jood was nie, sy was 'n heiden. Maar sy was verordeneer tot ewige lewe. Sy het dit gehoor, ander mag dit gehoor het en geen aandag daaraan gegee het nie. O, ons in klomp holy rollers. Maar sy het dit geglo, daar was iets binne in haar wat gesê het, dit klink baie goed. Volgende keer wat nog 'n karavan hier kom, het julle deur Palestina gegaan, sê my. O, wag, ek weet wat jy my gaan vra. Daardie mense is een van hart en eendragtig, die hele volk en God werk saam met hulle. Hulle het 'n man daarbo wat 'n gawe van onderskeiding het. Jy het nog nooit so iets gesien nie. God wat saam met hulle werk. Sy het nie geweet wat onderskeiding was nie, sy was 'n heiden. Wat bedoel jy daarmee? Dit beteken dat die God van alle wysheid afkom in 'n mens en die geheime van die mense aan hom openbaar. O, wat 'n wonderlike ding was dit nie. Haar hart het begin honger. Sy het baie teenstand gehad, sy het beslis, maar haar geloof het nie enige gehad nie. Julle weet, geloof het geen teenstand nie. Nee, jy mag baie hê, maar die geloof het nie, as dit ware wedergebore geloof is. Haar geloof het geen teenstand gehad. Nou sê we sê, en laat ons 'n dramaatjie gee sodat die kindertjies dit sal begryp. Die volgende oggend sien ek haar opstaan na haar bad neem
neem en gereed maak, en haar diensmeisies het haar gereed gekry. En nou, sy is 'n koningin. En sy vertrek na die tempel toe om haar oggendgebede te sê en alles wat sy moes doen, julle weet. En die Heilige Vader ontmoet en almal van hulle waarskynlik sy ringe, sy voete soen en so voort en al haar godsdienst beoefen. En terwyl sy daarbo gekom het sy gesê, Heilige Vader, ek wil iets vir jou sê. Ek verstaan dit bo in Palestina. Hulle God daarbo het wat in 'n man lewe, wat homself deur 'n man wys. My daughter. There's your opposition. My dogter, daar is jou teenstand. Nou, dis net ons, en daardie mense is altyd daardie soort mense, altyd iets wat aangaan, daar's regtig niks daaraan nie. Van om die skelsie oor te steek en al hierdie soort dinge, daar's niks daaraan nie, kind. As daar enigiets aangegaan het soos daardie, sou jou eie God hier dit voorbring, dit sou op jou eie priester wees. Maar julle sien, God het maniere om dinge te doen, dit sou net hier in jou eie organisasie wees. As enige so iets gebeur het, sou dit net hier wees. Ek kan daardie koninginnetjie hoor, sy mag 'n goeie antwoord vir hom gehad het, sy kon gesê het, nou luister, my moeder het in hierdie tempel gedien, sy het al julle boeke gelees, sy het my al die boeke geleer, haar ma het haar al die boeke geleer. Haar ma het haar alles geleer, vir geslag na geslag. Ons het standbeelde gesien en afgoding gehoor van stories, maar ons het nog nie een beweging van enigiets gesien nie. Hulle sê vir my dat daar iets daarbo is wat eg is. Daar is iets wat eg is. Jy kan dit met die oë sien en kyk hoe dit beweeg deur 'n man met die naam van Salomo. Kyk hier, dogter, jy is 'n koningin. Jy sal nie met 'n groep mense soos daardie meng nie. Jy sou dit nie doen nie. Jy kon net nie bekostig om jou aansien te verlaag nie. Aansien of geen aansien nie, iets sê vir my dat ek moet gaan. Iemand het vir my 'n boekrol gebring en ek het gelees dat dit is wat hulle God Jehovah is, en hy reageer self in daardie man. Nou, ek het nog nie een van daardie afgode sien beweeg nie, maar ons vind hom in 'n man. Ag ons, nou kyk dogter, as jy dit doen, al is jy koningin, ek is hoëpriester, ek sal jou moet ekskommunikeer van hierdie getroue geloof wat jou grootmoeder en soopers almal in hierdie tempel gedien het. Wel, jy kan net sowel my naam van die boek afhaal net nou, wanneer ek gaan. Julle weet, daar's iets daaromtrent, wanneer God 'n hou vas op 'n menslike hart kry, daar niks is wat hulle gaan stop nie, dis reg. Nou sy gaan terug, sy het baie teenstand gehad, sy moes eers haar kerk verlaat. Toe het sy gesê, nou laat ek dink, as dit reg is nou, ek vat net iemand anders se woord. As dit reg is, gaan ek 'n bietjie geld so intoe neem en dit ondersteun. Maar as dit nie reg is nie, sal ek dit terugbring. Nou, dit sou goed wees vir Pinkstermense om 'n bietjie daarvan te hoor. Ondersteun radioprogramme wat julle bespot, dis reg. Radioprogramme wat julle bespot. En julle eie manne wat bedel vir geld, dis reg om sy eie program te ondersteun. Dis reg. As dit van God is, bly daarby. As dit nie van God is nie, kom weg daarvan. God is God, dien hom, het Elia gesê. As hy nie God is nie, vind dan uit wie God is en dien dit dan. Sy het 'n paar kameel volgelaai van die groot pakke vol diamante en wierook en mirre en so voort. Sy het hulle gelaai. Nou, sy het 'n goeie filosofie gehad. As dit van God is, ek bestudeer die boeke van wat daardie God is, en as ek homself sien reageer en daardie man, weet ek hy is 'n God wat besorg is oor sy mense en in sy mense lewe. Ek gaan uitvind. Nou, onthou, sy het 'n lang rit gehad. Dit neem 90 dae, 3 maande op die rug van 'n kameel deur die warm Sahara-woestyn. Op die rug van 'n kameel, nie 'n ligversorgde Cadillac nie. Nou, op die rug van 'n kameel, om van Sheba na Jerusalem te kom. Dink 90 dae, geen wonder Jesus het gesê sy sal opstaan in die laaste dae in hierdie geslag, veroordeel nie. Sy het daardie hele afstand gekom en al daardie opoffering gemaak om die wysheid van Salomo te hoor. En mense sal nie oor die straat kom net hier in Santa Maria nie. Kyk wat het sy gedoen, wel die lig het op daardie saad geflits en begin lewe. Maak nie saak wat nie. Luister, hier is nog iets onhou. Jesus se kinders was in die woestyn in daardie dae, hulle was pligtboetige ruiters en rowers. Hoe maklik sou dit wees, daardie klompie wagte wat sy gehad het om hulle net af te maai en al daardie skatte te buit.
Maar hulle sien geloof sien nie enige teenstand. Ek gee nie om of die man daarteen is, die vrou daarteen is, of hierdie daarteen is, daardie daarteen is nie. As jy regtig geloof het vir jou genesing, gaan jy daaraan vashou. Ek gee nie om nie, self die dokter sê dis nie so nie, gaan jy dit in elk geval glo. Dit ken geen oppositie nie. Bly reg daarby. Klomp hofdienaartjies saam met haar wagte en 'n paar diensmeisie met haar op 'n kameel waarskynlik in nagreis. Dit was so warm in die woestyn en gerus in die oase deur die dag. En sy het hierdie bloedrolle gelees wat Jehova beloof het. Sy wou seker wees dat sy die woord gelees en gesien het, dat hierdie gawe vergelyk met die woord. Daar's die ding om te doen, gaan dit na. Gaan hierdie dinge na wat vandag rondgaan en kyk of dit van die Here is. Gaan dit na met die woord. Julle weet, God het 'n manier gehad om dinge te doen in die Ou Testament. As dit was 'n profeet geprofeteer het en hy het afgegaan na die Urim Thummim, die borsplaat wat in die tempel gehang het, en dan wanneer hulle geprofeteer het, as die Urim Thummim die bonatuurlike ligte daarop geplits het, het die priester die waarheid gepraat. As dit nie het nie, maak nie saak hoe echt dit geklink het nie, dit was verkeerd. Of die dromer of wat dit ook al was, dit was verkeerd. As die Urim Thummim dit nie geflits het, as die waarheid nie. Nou die Aaron priesterambt, toe dit opgehou het, die Urim Thummim daarmee saamgegaan, die borsplaat. Maar God het 'n ander Urim Thummim, dit is die Bybel, laat dit flits in die Bybel en laat die ligte gaan. Ligte flits deur die Bybel, sê God het dit beloof, hier is dit, dis 'n belofte. Dan weet jy is reg. God in sy Urim Thummim. As hulle nie volgens die wet en profete spreek, is daar geen lig in hulle nie. Nou laat dit die lig wees. En so uitvind, sê hy dit gelees, reg deur die dag het sy onder die bome gesit en hierdie boekrolle van die verskillende profete gelees. En sy het dopgehou om te sien wat sou gebeur wanneer sy daar kom. Uiteindelik het sy gearriveer. Sy het in die howe aangekom. Nou baie mense wanneer hy lewend dorpe kom praat van God, 'n Pinkster lewing, sê sommige van hulle, wel ek glo ek sal soontoe gaan na die Holy Rollers luister vanaand. Hulle sal soontoe gaan en gaan sit en die eerste ding wat gesê word wat hulle kleinlike doktrine weerspreek, dit skriftuurlik is of nie, uit die gebou gaan hulle, dis net al. Sy het nie daarvoor gekom nie. Sy het net haar kameel uitgepak en die tent opgeslaan. Sy sou daar bly totdat sy oortuig was. Dis 'n goeie idee, ek hou daarvan. Sy het al die boekrolle gehad, sy kon lees en sien of dit reg was of nie. Sy sou dit vergelyk met die woord waarvan hierdie God gepraat het. Sy was 'n slim vrou, sy was beslis. Ons het meer van hulle nodig vandag toe. Hulle sou beter geklede vroue wees wat lang hare dra, wegkom van kortbroek en al die res soos hulle behoort te doen. In plaas van om sommige hier onder in Hollywood te volg, sou hulle God se voorbeeld hier in die Bybel volg. Dis reg. Toe die eerste onthou, suster, terwyl ek op die onderwerp is 'n vrou wat aantrek soos een van hierdie weense worsie hier buite in die straat afloop. Weet julle, Jesus het gesê, wie ook al na 'n vrou kyk om haar te begeer, het al reeds oorspeel met haar gepleeg in sy hart. Jy sê ek is net so rein soos 'n lelie. Jy mag wees teenoor 'n man of jou kerel, maar as jy jouself so aantrek en 'n sonder kyk na jou soos daardie, en hy antwoord daarvoor op die oordeelsdag, met wie het dit gedoen? Met jou? Wie se fout is dit? Joune, wanneer jy jouself voorgestel. Dis reg. Hoe sê, dis die enigste soort rokke wat hulle maak. Hulle maak steeds naaimasjiene en verkoop materiaal. Daar is geen verskoning nie. Want daardie ou wellustige geeste het op vrou gekom, wat menigte skoon dames en sulke gemors indryf in. Die woord van die Here, ons moet weer daardie ware geloof herstel wat eenmaal oorgelewer is aan die begin. Ons Pinksterkerke termiete het die fundament daaronder uitgevreet met sulke onsin sekerlik. Die Bybel het so gesê, dis 'n skande en skandaal was altyd dit verkeerd was vir hulle om dit te doen, maar nou het hulle die standaarde laat sak. Methodist prediker altyd lied gesing het gesê, we let down the bars, we compromise with sin. We let down the bars, the sheep got out, but how did the goats get in? You let down the bars, that's what it was. Jy het die standaarde laat sak, dis wat dit was. Teruggekom op een of ander soort van 'n dogma. Dan skreeu oor die Romeinse kerk en hulle dogma. En ons het dit net hier in ons eie agterdeur. Pot kan nie ketel vuil noem nie, nee meneer, dis seker, daar is die Bybel reg vir ons. Dis 'n gruwel. 'n Vrou het vir my gesê ek dra nie kortbroek, ek dra hierdie, wat het sy hulle genoem, wanneer hulle optrek soos slenterbroeke. I said that's worse than ever. Ek gesê, dis erger as ooit. Die Bybel het gesê, dis 'n gruwel vir 'n vrou om 'n kledingstuk te dra wat aan 'n man behoort. Dis 'n skande.
En ons vroue, ons mans en julle mans het 'n wensbeentjie in plaas van 'n ruggraat om julle vroue sigarette laat rook en so op te tree. Skaam julle. Ek noem dit nie 'n baas van sy eie huis nie, ek noem dit eers aan die ore rondgelei. Skaam julle. O, ons hele liggaam het Jesaja gesê, het verrotte seere geword. Ons het 'n huis skoonmaak en 'n Heilige Gees herlewing nodig vir die koms van die Here Jesus Christus, 'n skoonmaak van die preekstoel af. Dis reg. Julle weet is reg. Nou hier gaan ons, die koninginnetjie het haar bondels afgehaal en neergesit, haar tent opgeslaan en sy sou bly, totdat sy oortuig was. Ek kan haar die eerste oggend sien inkom, die trompet het gespeel, die orgels het gespeel, en al die musiek het gespeel, en snaarinstrumente en alles het aangegaan, en 'n wonderlike diens gehad daar die oggend, het verbly en die Here geprys, terwyl duisende bassyne sy heerlikheid uitbassyne. Die offerande is gemaak, die rook het opgegaan, die mense het op hulle gesigte geval en aanbid. Dit was alles nuut vir haar. Toe naderhand pastoor Salome uitgestap gekom en hoe almal hom liefgehad het, goeiste, sou dit nie wonderlik wees as ons mense net die Heilige Gees liefgehad het, wanneer hy so afgekom het nie. Ons net gehoorsaam en so onderdanig wees aan hom. Pastoor Salome het baie beleef uitgestap homself voor die mense gebuig en die wel, hoewel 'n koning maar in sy nederigheid liefdevol en nederig nie vir 'n groot goed gebid nie, net om wysheid te hê om sy mense te lei. Sê die gebedsry begin oplet as ware daardie oggend dat die geheime van die mense se hart bekend gemaak is. Ek stel my voor sy het heel nag lank wakker gebly en daardie boekrolle gelees. Ek het dit met my eie oë gesien, ek het dit met my eie oë gesien. Ek het dit dopgehou. Eindelik is haar nommer geroep, haar tyd het aangebreek, sy het opgekom voor Salome. Die Bybel het gesê daar was nie een ding wat God nie bekend gemaak het nie. Wiste haar sy het so opgewonde geraak, sy het omgedraai en die God van Salome geseën en sy het die manne geseën wat saam met hom gegaan het. Sy het gesê, geseënd is julle wat hier sit en julle oë aanskou hierdie heerlikheid dag na dag. Amen, amen. Geen wonder Jesus het gesê, sy sal opstaan in die oordeelsdag en daardie geslag veroordeel nie, want meer as Salome was daar. Dis reg. Broer, suster, wat het gebeur? Sy het iets gesien wat eg was vir die eerste keer in haar lewe. Ons behoort net meer tyd te hê, maar ons behoort net nou af te sluit. Sy het iets egs vir haar eerste keer gesien. Dit was iets wat werklik was, iets wat nie aangesit is nie. Sy het iets gesien wat van God afgekom het. Daardie man kon nie daardie wysheid van self hê nie. Hy sou die geheime ken en dit openbare gawe. Hy was 'n profeet en hy kon verstaan en vertel die. En hier was Jesus, die gesalfde seun van God, wat daar gestaan het, meer as Salome. En hulle het dit 'n gees van die duiwel genoem. Hy is 'n fortuinverteller. Hy het gesê daardie koningin sal opstaan in die oordeel saam met hierdie geslag en dit veroordeel. Nou as sy opstaan en daardie geslag veroordeel, hoeveel te meer sal sy hierdie geslag veroordeel na 2000 jaar van die evangelie en sweet en sloeg. En die Heilige Gees wat in die kerke werk en dit bevestig met 'n gedrukte Bybel en alles wat voor ons lê, en ons sien sy werke voortgaan en tog staan ons asof ons 'n hooimiet iewers is. Wat? Die koninginnetjie. Ek sal afsluit deur dit te sê, sy het iets gesien wat eg was. Nou luister net voor ons begin in die gebedsry roep wil ek dit graag sê. Ek hou daarvan om te jag, soos julle weet, ek het julle vertel van die geweer. Daar kom 'n storieetjie in my gedagte op wat ek julle wil vertel net voor die afsluiting. Ek het altyd voor ek in die evangelistiese werk ingegaan het, het ek altyd 'n bakpoeier blikkie gehad en ek het geld en goed gespaar toe ek 'n wildbewaarder was. Ek het gewerk en ek was pastoor van 'n Baptistekerk, Baptister Tabernakel in Jeffersonville vir 17 jaar. Sonder enige penny salaris, ek het nooit 'n salaris getrek nie, nooit in my lewe offerande opgeneem nie. So ek sou my geld wanneer ek betaal sou word, daarin sit om een keer 'n jaar op 'n jagtog te gaan. En ek het altyd in die noordelike woude gejag saam met 'n paar vriende daarbo. En 'n goeie jagter, 'n kerel saam met wie ek gejag het, sy naam was Bert Cole, goeie kerel, ook amper 'n half Indiaan. En hy was 'n goeie jagter. Ek het daarvan gehou om saam met hom te jag, want jy hoef hom nooit te gesoek het nie. Hy het geweet waar hy was en 'n goeie skut, goeiste. Hy was 'n dodelike skut, maar die wreedste man wat ek ooit in my lewe ontmoet het. Daai man was regtig wreed. Hy het oë gehad soos 'n kadis en hulle het sê waar hy sit, jy weet, soos daardie. En hy het altyd klein takbok lammertjies geskiet net om my sleg te laat voel. En hy sou skiet, jy weet wat 'n takbok lammertjie is. Dis 'n klein baba takbokkie en hy sou hulle
oeye skiet, maan, oeye, lammers en dinge. En nou, dis alles reg, as jy weet. Nou, ek is nie julle jagbroers, ek veroordeel nie die doodmaak van 'n takblammie, dis in die jak, as die wet sê, jy kan dit doodmaak, maar net om hulle te skiet, net vir pret. Dis verkeerd, dis moord. In my boek is dit moord, dis reg, om hulle dood te maak, net om dood te maak. Nie omdat dit 'n takbok lam was nie. Nou, Abraham het 'n kalf doodgemaak en God het dit geëet, so daar nie die geslag op die grootte nie. Maar dit was om hulle dood te maak, om wreed te wees, om dood te maak. En dis wat Bert sou doen, net om wreed te wees, om te kry, my te laat sleg voel. Hy sou hier daardie kleintjies skiet, en kyk hoe hulle omval, net vir die pret. En ek 1 jaar het ek soontoe gegaan, dit was soort van laat. En ek het soontoe gegaan en Bert, hy het vir my gewag vir 2 dae. Het julle gesê ek was laat, selfs op 'n jagtogte, so ek was laat. Het gesê, waar was jy prediker? Sê, ek kon net nie afkry by die werk nie, Bert, ons was reg in die tyd van die kwartelseisoen. Ek het gesê, ek kon nie afkry by die werk nie. Het gesê, wil dit gaan laat wees, gesê, het nou 'n paar dae hierbo gejag, gesê, daardie klein wit stertjies is so dienie, die ontsnap kunstenaar, hulle is net binne 'n sekonde weg, en gesê, wel, ons sal dit probeer, ons weet waar ons is, ons het nou omtrent 10 dae, ons sal een kry. Toe ons het daardie oggend begin en hy het gesê, ek wil vir jou iets wys, prediker, jy het nog nooit so iets gesien nie. Gesê, wat is dit, Bert? Het sy hand in sy sak gesteek en 'n vlek uitgehaal en hy het dit gefluit, dit geblaas, en dit het net soos 'n klein babatakbokkie geklink wat roep na sy mamma. En ek het gesê, nou Bert, jy sou nie so wreed wees nie. En hy het gesê, o, jy soos al die res van die predikers, jy stel afhartig om 'n jagter te wees. Hy het gesê, ruk jou reg, kerel. Ek sê, Bert, dit is nie om lafhartig te wees nie, dis net om verstandig op te tree. Ek het gesê, jy moenie so iets doen nie, Bert. Hy het gesê, ag, kom aan, Billy, wat markeer jy? So ons dra altyd 'n bietjie sjokolade is beter koffie, want dit is stimulerend. Partymal word jy omgedraai en die woude moet dalk oornag buite bly, en jy beter 'n bietjie sjokolade by jou hê, of iets, om jou warm te hou deur die nag, as jy nie 'n paar droë goed kan kry, om 'n vuur te maak nie. So ons het gejaag tot omtrent 11 uur, en ons het nie 'n spoor of 'n teken gesien nie, omtrent 4 duim, 6 duim sneeu, goeie spoor sny weer, nie 'n teken nêrens nie, maanlig, nagte, natuurlik in daardie takbokkie wat snags spreek, maar ons kon nie eers 'n spoor kry nie. Ek het gesê, wel, dit gaan baie erg wees. Ons het aangestap omtrent 11 uur en met eens, hy het by 'n opening gekom, omtrent 2 keer die grootte van hierdie gebou hier, wat dit soort van gebuk, hy het sy hand in sy jas gesteek soos hierdie, en ek het gedink, wel, ons gaan 'n happie middagete eet, en miskien skei, en hy gaan een kant toe, en ek 'n ander ons pad inwerk, 9 of 10 uur vanaand is ons terug by ons kamp. So hy het sy hand daar ingesteek, hierdie vleitjie uitgehaal, ek het gesê, nou, ek het gedink, hy gaan sy middagete kry, maar hy het hierdie vleitjie uitgehaal, en hy het dit teen sy mond gesit, en 'n klein gelykie gemaak, soos 'n klein babatakbokkie, wat vir sy mamma blerrie lees, soos daardie, en toe hy dit gedoen het hy opgekyk na my, en ek het opgelet, oor kan die klein openingkie daar, het 'n eislike groot pragtige ooi opgestaan, sien, sy was weggesteek, maar toe sy daar die uitroep van daardie baba hoor, sy was 'n moeder, het haar instink in haar opgekom. Nou, sy sou dit nie gewoonlik gedoen het in daardie tyd van die dag nie, maar ek kon daardie groot ore so daar sien, en daardie groot brein oë wat rondkyk, wat was dit, 'n baba en 'n moeder? En hy het oor na my gekyk, en daardie akedus oë het opgekyk na my. Ek het gedink, Bert, jy sal dit nie doen nie, jy sou dit nie doen nie. Hy het gesê, hy het weer daardie vlekkie geneem, en hy het dit weer geblaas, en die takbok het reguit uitgestap in daardie opening. O, goeiste, dis ongewoon. Ek het hom weer sien opkyk, daardie slot ooptrek, en daardie groot 180 grein koel in daardie 3006 gegooi. Hy was 'n dodelike skut. Ek het hom sien aanlees soos hierdie, julle weet, en ek het gedink, nog net 'n sekonde, en hy sal die hart van daardie moeder, daardie getroue hart, reg deur haar skiet sien, met daardie groot 180 grein bolpunt, wat reg deur daardie getroue hart gaan. 'n Moeder wat na haar baba soek, hoe kan jy so bedrieglik wees? Sy het haar pote gestamp toe die slot toegegaan het op die geweer. Jy weet wat dit is, 'n model 70, wanneer die slot toegaan, maak dit 'n gelykie. Sy het omgedraai, sy het die jagter gesien. Nou gewoonlik, as jy skrik gemaak word, noem ons dit weg soos dit, maar nie sy nie. Sy was reg voor die dood, maar haar baba was in die nood. Sy was getrou. Sy was nie 'n skynheilige nie, sy het nie iets aangesit nie, sy was nie 'n skyngeloof nie, sy was 'n moeder, daar was iets in haar was moeder. Toe het ek gedink, o God, daar's 'n les. Tog mag 'n moeder haar suigeling vergeet, maar ek sal julle nooit vergeet nie. Julle naam is gegraveer op die palms van my hand.
Dink Bert, ek kan dit sekerlik nie doen nie. Ek was agter 'n bos vir die takboek, maar ek het gekyk deur 'n bietjie sneeu wat aan die klein sparboom gehang het en gekyk. Ek het daar geweer, daar sien opkom, o, goeiste, wat 'n goeie skit was hy nie. Ek kon nie daarna kyk nie. Ek het gedink daardie getroue moeder, ek het gedink hoe sê het reg daar uitgestap ten aanskoue van die dood. En daardie ore daar nie sê daardie jagter opgemerk wat daar gesit het. But that didn't make her no difference. She was ready to go to death. Maar dit het glad nie 'n verskil vir haar gemaak nie. Sy was gereed om dood te gaan. Hoekom? Daardie baba het geroep, sy het dit probeer vind. Sy was 'n moeder. Daar was iets binne in haar wat moeder was, binne in haar. Sy was 'n gebore moeder. Sy het gesoek na daardie baba. Sy het nie die gevaar opgelet nie. Het geen verskil gemaak nie. Sy het gesoek na daardie baba. Ek het my kop gedraai. Ek kon nie daarna kyk nie. Ek het my kop weggedraai. Ek het gesê, Hemelse Vader, wees bid genadig. Moet hom dit nie laat doen nie, God. Daardie kosbare moeder wat daar staan met daardie egte getroue hart wat daar onder klop. Soek na haar baba, moet hom dit nie laat doen nie, Vader. Ek het daar gestaan, by myself gebid. Ek het geluister om daardie geweer enige oomblik te hoor vuur, maar die geweer het nie afgegaan nie. Nou omtrent 'n volle minuut of 2 het ek omgedraai en die geweerloop het gebewe soos die. Hy het opgekyk na my, die trane het daar die oë uitgestroom. En my gekyk en sy lip het gebewe en hy het geweer op die wal neergegooi het gesê, Billy, ek het genoeg gehad daarvan. Hy het my aan die broekspyp gegryp en gesê, lei my na daardie Jesus toe waarvan jy praat. He's a deacon. He's a deacon. Hy's 'n diaken in 'n baptiste kerk. What's the matter? What was it? He saw something real. Wat is die probleem? Wat was dit? Hy het iets egs gesien. Hy het iets gesien wat nie aangesit was nie. Hy het iets gesien wat eg was, 'n ware moeder, iets binne in, dat sy nie bang was vir die dood nie. Sy was vir niks bang nie, want sy was 'n moeder, haar baba was in die nood. God, maak my 'n Christen om my Here lief te hê, soos daardie moeder was. Soveel moeder as wat sy moeder was, maak my Christen. Met ons hoofde soos hulle nou is, met ons oë op God, hoeveel hier binne so graag daardie soort Christene wil wees. Soveel Christene is wat daardie takboeke moeder was. Sal jy sê, God wees, laat ons hoofde buig. Heavenly Father, I guess long will I remember the story. Hemelse Vader, ek reken ek sal nog lank die storie onthou. Ek kan hou om daardie hande van Bert te voel, soos my broekspyp beet gekry het, aan my getrek het. Die trane wat afgeval het met daardie wit sneeu, die uitdrukking op sy gesig het hom verander. Hy het iets gesien wat eg was. Hy wou 'n Christen wees. En daar op daardie sneeuwbal die dag is 'n wreedaardige man met 'n hart van klip gesmelt, omdat hy iets egs gesien het. The Queen of Sheba saw something real. She was convinced. Die koningin van Sheba het iets egs gesien, sy was oortuig. Die vrou by die put sê het iets egs gesien, sy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons weet Messias kom. Sy het iets egs gesien. Filippus het iets egs gesien. Bartimeus het iets egs gesien toe sy oë oopgegaan het. 'n Man wat sy oë, wat blind was, kon oopmaak. God mag ons vanaand vir Jesus sien, sy krag sien wat ons lewens verander, van sondaars na Christene, van ongelowiges en twyfelaars en skeptici, tot ware onvervalste Christen gelowiges. That was beneath those hands that went up. Sien elkaar wat onder haar hande was wat opgegaan het. Mag hulle geen rus hê nie. Mag hulle ook op die koue sneeuwballe wees tot daar die besef dat God hulle ware Christen in hulle harte gemaak het. Om God lief te hê ten aanskouing van die dood, ten aanskouing van enigiets. Christus is eers die roeping van God in sy woord. Skenk dit, Hemelse Vader. Ons sal nou wag en vertrou dat U, totdat hierdie altaar oproep voltooi is, U self so werklik sal maak vir ons dat ons hier kan weggaan vanaand, soos die koningin van Sheba, wat teruggegaan het na haar eie land. Sy was oortuig dat daar iets egs was. Bert wat uit die woude gekom het, daar was iets egs. Petrus wou nooit meer sy nette hê nie, daar was iets egs wat hy gesien het. God grant tonight that we'll see the real also. And realize that it's Christ in our midst. God skenk vanaand dat ons ook die egte sal sien en besef dat dit Christus in ons midde is.
Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Every time I think of Elke that keer wat ek dink aan daardie ou storieetjie daarbo van daardie maatakbok. Ek weet nie wat van haar geword het nie. Bid het begin skree so hard as wat ek kon. Ek het opgekyk en daardie akedus oë het klaar verander na 'n soet uitdrukking. His lips is quivering, his arms around my legs. Lippe het gebewe, sy arms om my bene het gesê, "Lei my billie na daardie Jesus toe." See, even though the church is Sien selfs al het die kerk en dinge waarna toe hy gegaan het stil gebly, was die klippe in staat om uit te roep. Daardie maatakboek se lewe het uitgeroep dat sy. Daar was iets wat nie net blink kerklikheid was nie. Dit was iets wat eg geword het, wat nie bang was nie, wat eg was. God gee vanaand dat my Here en Verlosser Jesus Christus homself so werklik sal maak vir julle, tot julle die egte ding sal sien en sy disipels sal word en genees word van julle siekte. Ek glo ons het gisteraan begin by nommer 1 'n klomp van hulle opgeroep. Ek weet nie, ek dink daar's baie van hulle wat weg is waar by ons nie uitgekom het nie. Kom ons begin vanaand van elders anders af. Kom ons begin by 50. A50, wie het dit? Gebedskaartjie A50. Wel, miskien is dit ook nie daar nie. So ons sal dan van 'n ander plek af begin. Verskoning? Ek sê jammer dame, kom reguit hiernatoe. A50, A51, net hier. 52, wie het gebedskaartjie 52? Sal jy hiernatoe kom as jy kan? As ons nie kan nie, sal ons jou dra. 53, steek jou hand op. 53. Voor my? 53, goed. 54, wie het 54? Jy meneer? 55. Somebody with prayer card 55, would you stand? Iemand met gebedskaartjie 55, sal jy staan? Is dit? Nee, 55. Verskoon my, 55. Sal moet opskit, ons gaan weer laat wees. 55. Say it in Spanish, somebody who can speak Spanish. 55. Sê dit in Spaans, iemand wat Spaans kan praat. 55. Might have stepped out, right? If they step in, remember during the time, they can come in the line. 56. Mag uitgegaan het, goed. As hulle inkom, onthou, gedurende hierdie tyd kan hulle in die ry kom. 57. 56. All right, thank you. 57. 58. Goed, dankie. 59. 58. 59. 60. 60. 60. The reason we do this so they won't be running. Die rede waarom ons dit doen sodat hulle nie hard op mekaar verdring nie. 60 nie hier nie. O ja, 60. Goed. 61, 62, dis goed. 62. 62. Steek jou hand op sodat ons jou kan sien. 62, 63, 64, 65. Dis reg, dis die manier om dit te doen. 65. Just take your card and give it to the usher. Neem net jou kaart en gee dit vir die plek aan waar is dit op die billy of sommige van hulle daaronder. 65. 65. 66. 66. Well, Wel goed. Asseblief nie die kaartjies neem en sê jy wil as jy sien, jy verhinder iemand anders, iemand kom, miskien het ek 'n bietjie lank gepreek, hulle kry moet huis toe gaan. Miskien is dit my fout, vergewe my, mag gewees het ek te lank gepreek het. Goed. now how many doesn't have prayer cards? Hoeveel het nie gebedskaartjies nie en julle wil hê die Here moet julle genees en jy glo dat hy jou sal genees? Steek jou hand op. Goed. Just have faith. En nou geloof, moenie twyfel nie, hê geloof. En onthou daar was 'n vroutjie een keer wat die soop in sy kleed aangeraak en sy het ook nie 'n gebedskaartjie gehad nie, maar hy het rondgekyk totdat hy haar gevind het. Hoeveel was hier gisterand? Laat ons julle hand sien. Wel, ek reken almal van julle was hier. Julle het verstaan wat gebeur het. Now, would you stand up? Nou sal jy 'n oomblik opstaan, dame. Nou ek veronderstel dat ek en jy vreemdeling is. Ons is waarskynlik myle uitmekaar en jare uitmekaar gebore. Jy is net 'n meisie en ek is 'n middeljarige man. This is our first time meeting, I suppose. Hierdie is ons eerste ontmoeting, veronderstel ek ons. Jy was in een van my dienste toe jy jonger was. Ek was hier in Kalifornië. Waar? Oregon. In Oregon, waarskynlik destyds in my vroeë bediening. Well, it's. I don't know you, of course. Ja, dis ek ken u nie natuurlik dat jy net
As jy my net gesien het, ja. Ek het miljoene mense sedert gesien en ek sou in elk geval nooit enige iemand so daardie onthou nie. Terloops, ek sal nie weet wat verkeerd was met jou nie, of laat ons net uitvind of die Here dan vir my sal sê wat verkeerd is met jou, of net behalwe enigiets anders, net wat verkeerd is. Sal dit jou oortuig dat jy sou weet of ek jou die waarheid vertel of nie? Sal jy nie? Sodat die gehoor oortuig, so julle glo julle sou iets echt sien. Hier is 'n meisie met albei van ons. Nou ek weet nie wat verkeerd is met haar nie, sy weet, want sy is net 'n jong dame wat daar staan. Iemand die seun kom af, gee hierdie gebedskaartjies uit, en die mense is daar buite met gebedskaartjies of sonder gebedskaartjies. Maak nie saak nie, hulle het net geloof. Dis al wat jy hoef te hê. En hier is ons en daar's iets verkeerd met die meisie. As daar is, dan as die Heilige Gees dit sal openbaar, as dit nie presies dieselfde ding is waarvoor Jesus daardie geslag veroordeel het nie. Dis presies dieselfde ding wat hy beloof het, soos gisteraand vir hierdie geslag en gesê om daarteen te praat, sou God lastering van die Heilige Gees wees en so 'n persoon nooit vergewe word nie. Hier is dit, nou iets moet plaasvind. Hier is wat ons kan sê. Op reis is ek vermaak een middag in Indië in die tempel van die Jain, waar 17 verskillende godsdienste daar binne, elkeen van hulle teen Christendom, elkeen van hulle, Boeddha, Mohammedan, almal van hulle teen Sikh, Jain en wat nog daar binne was. En hulle was elkeen teen Christendom, maar elke godsdienst in die wêreld is vals behalwe Christendom. Elke stigter is dood. Boeddha het omtrent 2300 jaar gelede gesterf. Mohammed, hy het gesterf na Christus, dan punt ons al hierdie stigters is dood. Confucius met sy filosofie en al die verskillendes, hulle is dood. Die stigters is dood, maar Christus het gesterf en weer opgestaan, is lewendig vir ewig. Ons godsdienst bring die man voort wat dit gestig het, Christendom, en hy is hier by ons. Niks kan hom doodmaak nie, hy lewe vir ewig en het gesê die werke wat ek doen. As julle in my bly en my woord en julle die vra wat julle wil en dit sal vir julle gegee word. Hy wat in my glo die werke wat ek doen, sal hy ook doen. As Christus hier gestaan het vanaand met hierdie pak klere wat hy my gegee het, en hier gestaan het en die vrou siek, as hy sou, kon hy haar genees? Nou wees nou versigtig voor julle sê, amen. Kon hy haar genees? Nee, meneer. Hy sou sê, hy het dit al reeds gedoen. Is dit reg? Sekerlik. My kind sou sê, ek het dit al reeds gedoen, deur my wonde het daar vir jou genesing gekom. Glo jy dit nie, sien? Dis al reeds gedoen, sien? Hy sou haar nie genees nie, hy het dit al reeds gedoen. Hy mag iets doen om haar te bevestig dat dit hy was. Sien? En hy sou dit doen op dieselfde manier wat hy destyds daar gedoen het, om destyds daar te bewys dat dit hy was. Was dit reg? Nou, hoe het hy dit bewys? Ons het gisteraan daardeur gegaan, ek het dit uitgelaat vanaand, net vir Psalm, maar nou, môre aan, sal ons miskien weer daarop ingaan. Nou let op, hy sou dit op dieselfde manier doen, want hy kan nie 'n ander besluit neem nie, hy het klaar die besluit geneem, en dit is God se finale. Wat God eenmaal sê, hy bly altyd dieselfde. Dis waarom jy die woord kan glo, dit verander nooit. Nou as die Heilige Gees op my sal kom, en dis net 'n gawe, ek kan dit nie laat werk nie, ek opereer dit nie, dit opereer my, sien, en julle geloof sal dit moet doen, sien. Maak nie saak wat hy met my sou doen nie, dit kos julle geloof om dit te doen, soos hy vir die vrou gesê het, jou geloof het jou gered, sien, dis sy metode om dit te doen, dis hoe. Dieselfde gister vandag en tot in ewigheid, en dis hoe hy werk, is op dieselfde manier, hy kan nie verander nie, hy is altyd God. Nou die enigste manier, as hy vir jou dit sou sê, nou as jy gekom en gesê het, jy het gesê, Branham, ek sê, goed, kom hier, lê my hand op jou, prys God, die Bybel het gesê, vir hulle te glo, het sal hierdie tekens volg, hand op die siekes lê, sal hulle gesond word. Dit sou in orde wees, miskien soos Broer Roberts, so sommige van hulle met daar die regte bult ontgeloof, dit beet kry, dis Broer Roberts, ek kan nie sy plek inneem nie, hy kan nie myne inneem nie, sien, ons het twee verskillende predikers, twee verskillende gawes, sien, maar as ek vir jou gesê het, ja, as jy siek is, sal ek my hand op jou lê en jy sal gesond word, nou, as jy dit glo, sal jy gesond word, maar wat is daar iets hier staan en vir jou sê wat verkeerd is, sien, wat was en wat sal wees? Nee, dis moeilik om dit te betwyfel, is dit nie, jy het iets om aan vast te hou, dis reg. Nou, jy staan voor 'n operasie, dis reg, en dis 'n gewas. Glo jy kan vir my sê waar die gewas is? Sal dit u help? Dis in die maag. Glo jy dat jy dit nie hoef te hê nie en dit sal weg wees?
Moet dit dan nooit betwyfel nie, laat dit so wees in die naam van die Here Jesus. If thou will believe. As jy sal glo. Nou gaan vra jy die jong dame, wat ook al vir haar gesê is. Vra haar of sy my ken of enigiets daarvan. Vra wat vir haar gesê is, vind uit of dit die waarheid is of nie. Sien? Ja, as sy ooit sal bly, wat ook al verkeerd was met haar, as sy ooit sal bly by daardie gelowe, ek het opgelet, daardie lig het reg oor haar geval, die donker skaduwee wat daar gehang het, het weggegaan, sien? Nou, as sy ooit by daardie geloof sal bly, en dit nie sal aanvaar nie, sal sy gesond word. As sy dit nie doen nie, dan sal iets anders plaasvind, sien ek nie. Ek's nie die geneeser nie. God is die geneeser, jou geloof in wat God alreeds vir jou gedoen het, sien. Aangename kennis, nou ons is vreemdelinge vir mekaar, God ken ons albei. Maar glo jy dat God iets van jou lewe aan my kan openbaar soos die vrou wat pas hier was, sou dit? Hier weer, net soos ons Here die vrou by die put ontmoet het, twee mense, 'n man en 'n vrou wat vir die eerste keer in die lewe ontmoet het. En hier is dit weer, 'n man en 'n vrou ontmoet vir die eerste keer in die lewe. En ons as vriending van mekaar, dan as daar enige manier in die wêreld was wat ek kon doen om jou te help, en dit nie doen nie, sou ek nie geskik wees om hier agter hierdie Bybel te staan. En as ek jou kon help en dit nie sou doen nie, sien, ek kon myself nie 'n diensknegt van Christus noem nie. En as jy mag so siek wees dat die dokters jou opgegee het, jy mag wees jy staan vir iemand anders. Dit mag finansiëel wees, dit mag huislike probleme wees, ek weet nie. Jy's net iemand wat daar staan, maar hy weet wel. En as hy dit aan my sal openbaar, sal dit u help? Goed, kyk jy dan na my. Nou waarom ek dit so sê, Petrus en Johannes het by die poort gesê. Die rede waarom ek dit gesê het, ek het dit gevoel inkom. Sien. Soos Petrus en Johannes by die poort gesê het, kyk na ons, sien. Kyk na ons. En hulle het ernstig gekyk aso. Yes, there's something about blood. I see the woman spitting out blood. En daar's iets van bloed. Ek sien die vrou bloed uitspoeg. Dis 'n breek in van die lewer en bloedvate. En dit word vol binne in jou en jy moet dit uitspoeg. Dis so spreek die Here. Glo jy dat God jou daarvan kan genees? Die enigste gees wat hier is, jy weet daar is iets wat my salf om jou te vertel. Jy weet of dit die waarheid is of nie. Glo jy dan dat ek 'n gelowige is? Glo jy dit is God? Dit moet van een of ander bron afkom. Glo jy dit is God? Kom dan hier na toe en laat net hande op jou lê. O Vader, dis tussen lewe en dood, en laat die gees van die lewe die vrou genees in die naam van Jesus Christus. Amen. Go believing it with all your heart. Moet dit nie betwyfel nie, gaan glo dit met jou hele hart. How do you do? Aangename kennis. You're strangers to each other, I suppose. I don't know you. Ons is vreemdelinge vir mekaar, veronderstel ek. Ek ken jou nie. Something happened. There's somebody in here that looks different from this woman's praying a way great faith. Nou daar's iets wat gebeur. Daar is iemand hier binne wat anders lyk as hierdie vrou wat bid, baie groot geloof. Bly kom tussen my en die vrou. Dis 'n persoon wat anders lyk. Ek sal dit binne 'n oomblik vind. Iemand raak aan, sy's reg in lyn met die vrou, reg agter haar. Hoë bloeddruk wat daar sit, gryskop dame met wit ding aan wat daar sit en bid oor hoë bloeddruk. Steek jou hand op as dit waar is. Glo jy God? Dan sal die bloeddruk jou nou verlaat. 'n Persoon wat anders gelyk het tussen my en die vrou gestaan, sy was in lyn met haar, sê het. Nou ek wil hê jy moet my regtig glo met jou hele hart, terwyl ek net met jou praat om te sien wat hy vir my sou sê. Jy sê, wat doen jou broer Branham, maak kontak met jou gees soos hy het met die vrou by die put. Hy sê, bring my water om te drink en gegaan gepraat oor godsdienst en soopers en aanbidding en 'n plek om te drink en sovoorts. Maar God bly altyd God. Jy lê een ding, jy is uiters senuweeagtig, swak. Dis reg. Jou swakheid kom meestal in die middag, net nadat jy jou werk gedoen het. Son onder of so iets, raak jy uiters swak, dit is waar.
Nog 'n ding, jy het 'n vergroeisel waaroor jy bid. Daardie vergroeisel is in jou rug. En as jy glo dat God dit sal genees, glo jy dat hy dit sal doen? Jy het 'n operasie gehad, gewas. Your husband had a stroke. Dis reg. Jou man het 'n beroerte gehad. Dis reg. Pauline, glo jy dat God jou sal gesond maak? Mevrou Pauline Caps, jy gaan glo met jou hele hart en God sal jou gesond maak. Don't doubt. Have faith. Believe God with all your heart. Nie twyfel nie, jy geloof. Glo God met jou hele hart. Do you believe? Glo jy, Jesus het na die gehoor gekyk en hulle gedagtes onderskei. Is that right? Perceiving their thought. Now the word of God. Is dit reg, hulle gedagte onderskei nou? Die woord van God, Hebreërs 4, is skerper as 'n tweesledende swaard, selfs 'n onderskeier van die gedagtes van die hart. Is that right? And Jesus was the word. You believe that? Is dit reg, en Jesus was die woord? Glo julle dit? En hy is die woord, en die Bybel is Jesus in gedrukte vorm. Het dit verse gees om daardie woorde lewend te maak en hulle weer te laat lewe. Glo julle dit? Now if you'll all believe that and be just as convinced upon the evidence that God promised it. Nou, as julle almal dit sal glo en net so oortuig sal wees van die bewys dat God dit beloof het. Your wife's in trouble. Jou vrou is in die moeilikheid. Ek ken haar nie, het haar nog nooit in my lewe gesien nie. Sy is nogal geset en dis reg. En sy ly swakheid en alles. Maar haar groot ding is menopouse, verandering van lewe. Dit het haar senuweeagtig gemaak. Dis reg. Glo net en dit sal reg wees, suster. Al jou probleme sal weggaan. God in heaven knows I've never seen that woman in my life. But here was this woman here standing here. I know it must be his wife. God in die hemel weet, ek het nog nooit daardie vrou in my lewe gesien nie. Maar hier was hierdie vrou hier wat hier gestaan en ek het geweet dit moes sy vrou wees want ek het hom in die huis by haar gesien. Amen. Nou jy weet dit en net geloof. Nou laat niemand niks in jou ore indruk nie, broer. You believe with all your heart now. Hoe jy nou met jou hele hart, suster. Vraag of ek haar al ooit ontmoet het of haar geken het. Nee, meneer, ek het haar nog nooit in my lewe gesien nie. En God in die hemel is my regterin. Hierdie is sy Bybel, maar hoe kan hierdie vrou hier langs, hierdie man hier staan, hulle saam deur die huis sien gaan? Had to be his wife. Hoe sy vrou weer sien, ek het net gewag tot ek seker was voor ek dit gesê het. Want partymal op daardie manier word sonde uitgeroep op dieselfde manier sien. Maar ek het gesien, dit was eintlik sy vrou. How do you do? I'm sorry. I just have Aangename kennis, ek's jammer, ek het net toevallig daar omgedraai en vol langs hierdie man sien staan en ek moet net maak soos hy vir my sê, julle sien. Wat? Iets egs, iets kry hou vas. Nou jy ly, jy doen suster aan hoofpyne, kry baie verskriklike hoofpyne. Jy het 'n las op jou hart. En dis vir 'n jong kerel. Dis jou seun. En hy's in 'n teruggevalle toestand en het 'n infeksie, dis waar. Steek jou hand op. Glo nou met jou hele hart en mag die Here God jou versoek toestaan. Moenie twyfel nie. Ek wil net my hande op julle sit soos julle verbygaan. God seën julle albei. I challenge your faith. Ek daag julle geloof en ek daag dit uit in die naam van die Here Jesus. Julle glo dat die ware Christus, die seun van God, nie dood is nie, maar hy met ons is vanaand. Weet julle wat fout is met die Pinksterkerk? Is hierdie. Dit het te veel gesien. Dis reg. Een keer het 'n digter na die see toe gegaan in Engeland. Hy het geskryf oor die see wat hy in boeke gelees het. En hy het gedink, hy het so toe gegaan en hy was so opgewonde omdat hy gegaan het. Ek sê hierdie dood soort van vegtere, te veel salwing maak my so swak, ek het myself daar uitgetrek. So het hy na die see toe gegaan om hy het 'n ou sout ontmoet. Julle weet wat ek bedoel, 'n matroos wat van die see afkom. En hy het gesê, "Waarheen gaan jy?" Hy het gesê, die digter het gesê, "Ek gaan see toe. Ek het daarvan gelees, ek het daaroor geskryf. Ek het daaroor gepraat, maar ek het dit nooit gesien nie. Ek wil die soutmaker ryk, ek wil die mooi wit perde sien opspring, om die weerkaatsing van die blou lig te sien, die leeu te hoor skree." Die ou sout het sy pyp 'n paar keer gedraai en gespoeg en gesê, "Ek is 60 jaar gelede daarop gebore en ek sien niks so
opwindend daaraan nie, gespoeg en weggegaan. Hoekom? Waarom is dit nie so opwindend vir hom nie? Hy het soveel daarvan gesien, dat dit alledaags geword het. En dis wat die probleem is met julle Pinkstermense. Julle het soveel van die Heilige Gees gesien, tot dit alledaags geword het vir julle. Een ding soos daardie sou 30 of 40.000 heidene sommer vinnig laat bid in Afrika. Dis reg, een ding. Ek sal julle een aan vertel wat gebeur het. Net een dingetjie wat gebeur het, ek het gesien. Ek het 30.000 kombers in boorlinge hulle afgode op die grond sien breek en na Jesus Christus toe kom. En ek het vroue daar sien staan, moedernaken net 'n lappie so breed aan hulle. En daar gestaan en nie eens geweet hulle was nakend nie. En ek het hulle gevra, meneer Baxter, meneer Bosworth en hulle het gesê, broer Branham, ek dink hulle het bedoel vir genesing. Ek het gesê, ek het nie fisiese genesing bedoel, ek het bedoel, julle wil Christus ontvang. En hulle het klein afvalkies gehad wat besprinkel was met bloed van diere en so voort. Ek het gesê, as julle opreg is, breek julle afgode op die grond. En dit het gelyk soos 'n stofstorm wat opgekom het, waar hulle daar die modder afgode op die grond gebreek en toe het ek gesê, net op hierdie plek steek julle hande op na Christus en sê, die God wat uitleg kon gee en hierdie man soos hierdie maak kan, is hierdie God van die Bybel? Glo dit en steek jou hand op. En toe daardie vrou hulle hande laat sak en weggestap het van daar af, het hulle arms so gevoel om weg te loop. 'n Paar dae later het hulle een of ander soort lappe gekry om hulle self mee te bedek. Hoe in die wêreld kan 'n inboorling, 'n kombers inboorling wat nie eens weet wat regter en linkerhand is nie, en die eerste oomblik wat sy Christus ontvang, erken dat sy nakend is. En vroue wat veronderstel is om gevul te wees met die Gees wat elke jaar meer uittrek, verduidelik dit vir my. Hulle sal opstaan in die geslag, in hierdie geslag veroordeel. Ons is bygelowig in allerlei soorte gedagtes en alles, waar hulle eenvoudige kind is om te glo. Amen. Ek het dit gedoen, sien soveel, sodat ek vir die res van hierdie mense kan bid. Soveel daarvan bring my by 'n punt waar ek so swak raak, dat ek amper sê, dit is nie so nie, wel dit is so. As jy die skrif ken, is dit so. Jesus het swak geword van een vrou wat hom aangeraak het, een persoon. Nou dit, ek kon nie een persoon uit of kan niemand anders nie. As hy nie gesê het, meer as dit sal hulle doen, wanneer ek gaan na die Vader toe. Sien, dis reg, Daniel het een visioen gesien, geplaan sy kop vir baie dae. Die volgende persoon, of is jy die volgende persoon? Goed, meneer. Ons is vreemdeling vir mekaar, meneer. Ons ken mekaar nie, maar God ken ons wel. Nou, net so dat ek die psalm genoeg kan terugkry om vir die res van die mense hier te bid. As God aan my sal openbaar wat verkeerd is met jou, sal jy glo dat ek sy diensknegt is, jy sal. Jy glo in elk geval, dis hoe ek daarvan hou. Goed, eerwaarde prediker, meneer G, eerwaarde G, jy het arthritis. As ek glo met u jaar, stap hier weg en word gesond gemaak in die naam van Jesus Christus. Nou dit het jou baie vreemd laat voel toe ek arthritis gesê het. Nou hy sal, as hy dit vir daardie man kan genees, kan hy dit vir jou genees. Gaan net reg van die platform af sê, dankie Here Jesus. Reg probleem nie, glo jy dat God jou kan gesond maak, gaan net reguit van die platform af en sê, dankie Here Jesus, ek glo met my hele hart. Kom jong dame, kyk na my terwyl ek kom. Jy is net 'n kind, dis moeilik om diabetes te hê en so 'n jong kind te wees. Glo jy God kan jou genees? Jy glo, aanvaar jy dit? Goed, gaan van die platform sê, dankie Here en word gesond gemaak. Hier skat, jy is net 'n kind, ek het 'n klein Rebecca hier buite, net omtrent jou groot en ouderdom. Nou jy het 'n maagprobleem, dit pla jou in die maag, jou maagseer van 'n senuwee toestand. Glo jy God sal jou gesond maak as jy dit doen. Loop van die platform af, gaan eet wat jy wil en glo God met jou hele hart. Jy het dieselfde ding gehad, senuweeagtige ontstelde maag. Gaan reguit van die platform af sê, dankie Here Jesus, ek glo jy met my hele hart, moet net glad nie twyfel nie. Goed, kom reguit hierna toe, suster. Natuurlik sien ek jou daarteen nie, en dis 'n vrou van die ouderdom wat so sou wees, maar daar sekerlik iets anders behalwe net 'n dame se ouderdom. Dit is ja, een van die groot dinge is senuwees. Jy is gepla met hulle vir 'n lang tyd. Glo jy dis die tyd wat jy genees gaan word? Aanvaar dan jou genesing in die naam van Jesus Christus. Gaan van die platform af sê, dankie Here God, ek weet ek gaan gesond word. Amen. Ek geloof. Nou ek, jy jong vrou en senuweeagtig, maar joune is net 'n tyd van lewe wat jou tref om senuweeagtig te wees op hierdie tyd. Gaan glo. Illusies, almal wat vir jou sê, ruk jou reg.
Daar is niks verkeerd nie. En ooit, maar hulle lieg, daar is iets verkeerd. Daar's 'n donker skaduwee oor jou. Ja, meneer. Hoe kan jy afgaan deur as jy afgaan deur 'n gebou of 'n donker steegie? Moet daar iets wees wat sekerlik eers daardie senuwees moet bang maak voordat jy sal bang wees. Gewoonlik sal dit nie doen nie. Daar is 'n duisternis om jou, maar ek wil nou vir jou sê, dat dit jou verlaat terwyl jy daar staan. As jy wil gaan nie en glo met jou hele hart word gesond. Jy gaan reg wees, sister, gaan dit voort. Nou kan jy reg wees. Wel, jy lê aan 'n damesprobleem het vir baie jare en een van jou groot dinge, jy is bang jy gaan krepeel word van artritis. As jy glo met jou hele hart, sal jy nooit krepeel wees van artritis nie. Gaan en glo God en word gesond gemaak. En die koningin van die suide sal opstaan en die oordeel saam met hierdie geslag en dit veroordeel. Want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te sien. Kyk, meer as Salomo is hier, die Heilige Gees is hier. Die Heilige Gees, die God van die hemel, die reëse Jesus is hier. Probeer dit uit een van hulle gedagtes skud wat voor dit hier was. En vind uit, vra hulle hoe hulle gevoel het, hoe hulle hier verbygegaan het, daai lig dopgehoor wat oor hulle neerdaal. Het julle ooit die foto daarvan gesien, die een wat die wetenskap die foto geneem het? As julle nog nie het nie, meneer Hoed het dit daarachter, ek reken hy het, meneer Hoed, waar is jy? Ek reken hy het steeds die foto's, dis net daar. Dis 'n kopiereg van George Lacy, hoof van die FBI, hang in die godsdienstige kunssaal, en die enigste bo-natuurlike wese wat ooit gefotografeer het. Nou kyk, wat was dit wat die kinders van Israel uit Egipte uitgelei het? 'n vuurkolom, is dit reg? Hoeveel weet dat dit Christus was? Sekerlik dit was die verbond, die engel van die verbond. Dit was Christus. Toe hy hier op aarde was, het hy gesê, ek kom van God af, ek gaan na God, hoe is dit reg? Na sy dood, begrafnis en opstanding en die hemelvaart, vind ons uit dat Saul van Tarsus op pad was om 'n klomp mense te arresteer wat hierdie weg gevolg het. En op pad soontoe het 'n eislike groot ligvuurkolom hom neergeval en hy het opgestaan en hy het gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gesê, wie is u, Here? Hy het gesê, ek is Jesus, ek kom van God af, keer terug na God. Hier is daar dieselfde lig, halleluja, wat? Dieselfde Jesus gister, vandag en tot in ewigheid. Wat is dit? Dit doen dieselfde ding, dit was eers God hoe julle, toe God met julle en sy seun, nou God in julle en die Heilige Gees dieselfde vuurkolom, bewys deur die wetenskaplikes, bewys hier onder julle. Vir my is dit so eg en werklik so die liefde van Harry Matakboek. Dit is die ware God van die Bybel, dit is net so werklike bevestiging van die laaste dae. Ons is hier in die teenwoordigheid opgewek in die teenwoordigheid van Jesus Christus saam met hom in sy opstanding, want ons het ons ongeloof versaak. Ons glo dat God se woord die waarheid is en hy is hier om dit te bevestig en dit te bewys dat dit reg is. Glo julle dit? Het jy hom ooit aanvaar as jou verlosser? Ken jy hom as jou verlosser? As jy jou naam op 'n kerkboek het en dis al wat jy weet, los dit waar dit is, maar kom hier na toe en ek ken hom. Sê ek is 'n Bybelstudent, maar ek is nog nooit wedergebore nie. Ek weet niks van die Heilige Gees af nie. Moenie nie om sy boek te ken is lewe nie, maar om hom te ken. Hom te ken, nie die woord nie, hom. Satan ken die boek, sekerlik. 'n Kerel het een keer vir my gesê, ek het gepraat van die sekuriteit van die gelowige. Hy het gesê, jy ken nie jou Bybel nie. Sê, maar ek ken die outeur, dis die hoofsaak, ek ken die outeur. Om hom te ken is lewe, dis reg. En as julle hom nie ken nie, waarom nie nou hier na toe kom en net hier in sy teenwoordigheid staan nie? Nou julle weet, ek sou dit nie doen as die Heilige Gees my gesê het, daar is mense hier binne wat dit moet doen nie. Net soos hy die harte van die mense ken jy jou toestand. Ondersoek jouself, kyk op die lewe van Christus, dit self reflekteer in jou daaglikse wandel, vind uit. Laat ons nou ons hoofde buig net 'n oomblik, ek voel dat hierdie noodsaaklik is. Jy het jou hand opgesteek rukkie gelede, jy wil graag 'n Christen wees, soveel Christene wat daardie takbokke moeder was. As jy dit wil hê en dit regtig met jou hele hart bedoel en jy het dit bedoel, waarom nie hier na toe kom en dit ontvang nie, terwyl ons hoofde gebuig hou? Soos ek van tevore gesê het, ek is nie in Gister daarvan om mense te oorreed nie. As die Heilige Gees in die predik van die woord nie die volle oortuiging bring nie, is dit nie nodig dat ek enigiets van my eie probeer nie, want ek bring iemand daarna toe met emosie. Maar as die Heilige Gees self jou nie kan oortuig dat jy verkeerd is nie, kyk terug na jou lewe, kyk na die manier wat jy lewe, party van jou lewe.
Amen. The streets of glory, let me lift my voice. Here's all past, home at last, never to rejoice. Sal nog iemand nie nou kom en by hulle aansluit nie, iemand wat Christus nie ken nie, of iemand wat graag saam met hulle wil bid, iemand wat nie naby genoeg aan God is nie, graag weer jou geloftes wil hernie, iemand sonder die doop van die Heilige Gees, kom nou reg rondom, terwyl die waters geroer word. Nou is die tyd om in te loop. Vader, elkeen van julle nou wat graag wil kom en bid, wat graag sou wil sê, Here, maak my wat ek behoort te wees, vorm my net, ek gaan af na die potterbakkershuis. Vorm my net en maak my, Here, ek gaan nou bid. Ek kom af na die potterbakkershuis om gevorm en reggemaak te word. Gaan af om eers opgebreek te word, sodat ek oorgevorm kan word. Om rondom dis reg, beweeg op, daar's plek vir ons almal rondom die fontein van die Here. Hy is hier, ons weet hy is hier, sy teenwoordigheid is hier. Daardie gevoel wat jy in jou hart het, dis God, is hy. Just His Holy Spirit, that's it. Dis hy wat beweeg, werk, net sy Heilige Gees. Dis reg, o, ek hou daarvan. Beweeg reguit ondertoe, dis goed, o, wonderlik. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. A counselor, a prince of peace, mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. The wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. The counselor, prince of peace, mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Now everybody, just raise up your hands out and praise Him and give Him praise. Nou almal, steek nou net julle hande op en prys hom en loof hom. Dank hom en God sal jou in sy arms neem.